So ja, hier is die dinges terug en ons het vanaand die voorreg om met 'n gas te praat wat een van Suid-Afrika se 6 Olimpiese Spele medaljes gewen het in Frankryk hierdie jaar. Johan Hy van Dijk, as ek dit reg uitgespreek het. Ja, 100%. 100% reg uitgespreek, right? En ons is baie bly jy kan hier wees en met ons gesels. Dit het 'n rukkie gevat om jy te kry want julle was eers 'n bietjie op vakansie na die Olimpiese Spele. Ja. Hoe was dit geweest? Waar was julle oral geweest? Vertel ons 'n bietjie hoe jy gedecompress het na alles. Ja, so dit was baie lekker. Ons het soos eintlik die dag na die medalje en al daai dinge was soos 'n crazy dag, letterlik net van een punt tot die volgende hardloop. Ek dink ek was ooit in my lewe so moeg actually soos die dag na die tyd nie. En die dag na daai ook ons eerste dag van vakansie want ja, baie dingetjies gehad waarop ons moes uitgekom het direk na die oorwinning na die medalje. Maar baie soos persconferences en ja, maar net klomp sulke goedjies en verpligtinge Adidas en sulke dinge. Maar ja, toe die volgende dag is ons al 6:30 die oggend was ons op 'n treinstasie en toe is ons na die noordwes van Frankryk toe. En ja, toe is al aangesluit by my familie, so hulle het al soos die 11de gegaan. So ons planne vooraf was soos oor ons gaan die 11de die dag na die finals beweeg ons, maar ek was altyd so oor die hele dalk weet ek wat daai is. So ek kom net soos ek net seker soos en ek het nou sê oor die onthou net soos ek gaan dalk verpligtinge na die tyd hê, maar ook soos jy sê dit half met 'n ding van okay, wag, verwag jy nou jy gaan actually met daai wen. Dit is by hulle aangesluit en ja, dit was lekker. Ons was in Frankryk en toe ons tot in Italië gegaan waar ek daar met een van my vriendin, atletiek vriendin het ons daar gekry en sy is van Italië. So sy het ons toe nou, ofwel die eerste dag was ons op ons eie daar by Lake Orta. So amper soos ek voel die Jongsfontein van Italië. Wow, what a description. Het hulle brandy ook daar verkoop of? Nou, daar was dus net 2 restaurante en hulle was elke aand vol, so ons het bietjie gesukkel om kos en aan te kry, maar ons het actually die eerste aand, omdat ons nie vir enige plek reservation gemaak het ons Suid-Afrikaanse brandewyn daar gehad en toe het ons sommer pizza inbestel in ons hotelkamer, room service en toe sit almal daar so dit was letterlik amper so 3 pikke wyne. Ek het vir 'n foto te wys want soos daar was net soos dit is soos die meer is soos voor jou en dan soos het ons buite op die stoepie gesit met die tafel, musiekies in die agtergrond en soos brandewyn wat op die tafel staan. So ja, dit was eintlik baie lekkerder as om in 'n restaurant te gaan sit en eet. Maar in elk geval toe het my vriendin ons gevat die volgende dag, dat hulle soos 'n Ferragusto, dit is soos hulle braaidag basies. Dit is ons gevat daar op langs 'n meer en ons het die dag swem en gebraai en geëet en dit was nog ons soos 'n braaidag ja, in Italië en ja, dit het ons rondgewys en dit ja, die week het so vinnig verby gegaan en ja, toe is hulle terug Suid-Afrika toe, die hele familie en almal en ek is toe terug Praag toe, dis waar ek wys in die Tsjechiese Republiek en toe ek weer begin en ek soos 2 jaar later die eerste kompetisie gehad, dit was 'n bietjie van 'n bomskok, maar ja, ek het vinnig weer ingekom en ja, toe weer begin deelneem. Genade, ek het nie geweet jy het actually weer gaan deelneem. Ek is nog heeltyd net 'n verlengde vakansie. Nee, ek het 'n week vakansie gehad en toe het ek 4 kompetisies gehad. Dis crazy. 4 kompetisies nog, want ek het voor die Olimpiese Spele gesê ek gaan na die tyd nog moet deelneem. En op 'n stadium sê ek ek weet ek is so baie moeg na die Olimpiese Spele en toe sê my verloor vir my nee hoorie. Dis jou werk, jy moet nog 'n bietjie gaan werk, maar ek's bly ek het. Want ja, ek moes nog 'n bietjie gaan werk het. So ja, ek was bly. Gepraat van verloofde, ons is dankbaar dat jy jou tyd met ons deel in die week wat jy nou trou. Ek is onseker wanneer die episode gaan uitgaan. Ek weet nie, miskien is jy al getrou dan, miskien is dit net voor die tyd, ons is nie seker nie, maar ja, dankie dat jy ons join. Dit is nogals vir ons groot blessing. Ja, vir die gaste wat jy weet hier en hy trou Saterdag so. Ja, I mean dis great dat jy het gemaak het. Ek weet nie regtig hoe jy dit ingepas het hierdie week nie, maar ek meen jy lyk heel kalm en reg vir dit, maar ek neem aan julle sien baie uit na die naweek. Ja, ons sien baie uit. Ek sê nou net vir my verloofde ook soos ek wil eintlik net hê hierdie moet verbykom dat ons dit kan chill want ek voel dis maar jy dink jy altyd van 1000 goeders, so dis sê ook soos ja, dan sal jy dan kan beter by wees. So as jy sê dan sal jy dan kan beter by wees. So ja, ek dink dit is lekker om te trou en ek dink as alles net klaar gereël is dan
dan sal ons baie uitsien want ons nie te veel oor te stres dink ek. En dan moet jy ook weer gaan deelneem met jou nuwe van. Ja, dis ook 'n ding. Soos ek weet die mense gaan wees soos video as hierdie video. Young and upcoming. Ja, wie sien dit almal is wie sien die presies meisies. So ja, ek moet sê dit is nogals ding, maar ek nog so hype oor gemaak soos my laaste inkoms so reg nou. Laaste keer my Van Dijk van gooi Olimpiese spele. Laaste keer wat ek Van Dijk van my Suid-Afrikaanse klere aantrek. So ja, dis eintlik baie special geweest dat my hele familie of my gesin ook geweest het ook die Van Dijk sommer te gesien het. So ja. Ja, dis baie cool. Ek dink dat jy kan nou jouself rebrand in jou volgende deel van jou loopbaan as jou van 'n Du Plessis te verander. Ja. Maybe kan jy dan bekend staan as Suid-Afrika se nuwe spiesgooier. As hulle naam op. Ja, dan sê hulle soos ja, maar Jan, hy Van Dijk soos hoe voel jou raar? Dis jou rolmodel. Ja. Dis my rolmodel. Ja, my rolmodel. Ek sal 'n bietjie verbeter op sekere goedjies. Ja, so nee, ek sien uit maar ja, dit sal ook julle ding wees. Gaan bietjie admin wees, al die dingetjies verander. Visas en so, maar ja, Sterkte. ek doen met liefde. Alles in die naam van liefde. Ja, letterlik. Ja, as ons begin en met die gaste gestel dan hou ons altyd daarvan om net 'n bietjie agtergrond te kry. Ek dink ons almal kan ons saamstem dat dis jou vormingsjare soos wat mense dit nou noem vir goeie rede het 'n groot impak op wat later in jou lewe gebeur. So vertel ons net 'n bietjie van hoe jy groot geword het en ja, hoe dit ingespeel het tot 'n mate tot waar jy eventueel uitgekom het. Dit is altyd interessant te hoor of mense self van 'n jong ouderdom af geweet het wat hulle gaan doen, veral iets meer interessant soos byvoorbeeld atletiek en meer spesifiek spiesgooi. So ja, vertel ons 'n bietjie meer. Ja, ek dink definitief so ek het groot geword op 'n plaas tussen Heidelberg en Swellendam, ons broers. Ek is maar plaas my eisie daar so van Heidelberg. Ek was in 'n baie klein skooltjie oor Heidelberg tot graad 9. En ja, soos wat enige klein skooltjie, maar plattelandse skooltjie maar is jy doen alles, letterlik elke liewe item wat daar is om te doen. Daar was al nie hekkies nie. Maar ja, so elke item wat daar is, doen jy maar en ek het eintlik netbal gespeel, netbal, tennis, alles, jy weet as jy bietjie sportief is dan doen jy maar alles. Ek het even rugby gespeel, daar op ons grasberg. Teen Miller Ice, ek sê maar net, ek het normaal geduik. Maar in elk geval, want everybody speel, ek sê wel net, ek het nie rugby vir skool gespeel. Ek het ook een cricketwedstryd ook gespeel, maar in elk geval. So ja, so ek het maar alles gedoen, want verstaan by 'n klein skooltjie as jy die sportief is doen nie maar alles. Maar ja, ek het in graad 6 kon ons begin het met spiesgooi en ja, ek eintlik waar dit begin het is in graad 5 het ek vir die eerste keer SWD klere gekry, maar aan hoogspring. Nou SWD is soos Boland, WP, so ek was soos hoor jy, ek na SWD in hoogspring gekry. Maar nou selfe jaar het een meisie wat 'n jaar ouer was, het sy in spiesgooi al die pad tot by Essels gegaan en sy het Essels gewen in die spiesgooi. En toe sy terugkom by die skool, toe die skool vir haar hele erewag gehou. Chariots of Fire het gespeel, so het ingestap. En het soos 'n blommekranse kry en dan was so skryf en ek was soos hoorie, ek wil ook 'n solbeenkoms hê, Chariots of Fire en ja, die volgende jaar het ek dit soos begin doen en ja, ek dink dit was soos ek dink dit was ek was ek maar redelik talentvol. Ek dink was die cricket wat vir my vinnige arm gegee het. So ek het so staan en so 17 meter gegooi en dit was vir mense nog ons ver vir graad 6 meisie. En ja, toe die tannie, ons buurtannie, tannie Hannie het somme, julle sal actually hulle ook dalk ken, Miller en Karais. Yes, ja. Hulle is soos langs ons, hulle is ons buurmense. So die tannie het ook vir Klein Willem of iewers spiesgooi gedoen. So sy het my somme 'n bietjie gehelp, net daar so tot by SWD en dan elke keer het ek 'n bietjie verder gegaan en ja, toe later voor Essels het ek uiteindelik my eie spikes gekry. Maar daar arme spikes, ons het plaveisel by die huis, so ek het sommer op die gras geoefen, op die plaveisel gehardloop, oor op die gras, verstaan, teen ons skuins en sommer 'n bietjie spies gegooi. So ja, dit was net, ek dink, van die begin af was het vir my lekker geweest om te doen. En ja, dit was 'n challenge, obviously, dit is nie soos, dit is so 'n weird ding, want dit is net soos, dit is nie net hardloop nie, dit is verstaan, dit is klomp goedjies waar jy moet dink. So ja, ek dink dit was my baie lekker geweest. En ja, in die eerste jaar wat ek het gedoen het, het ek toe nou tot by Essels gegaan en Essels gewen en dit was En toe het jy die Chariots of Fire gekry of nie? Ja, en toe het ek, ja, so toe ek terugkom, toe het ek nou die hele soulceremonie al gekry. En ja, toe het ek net aangehou met die spiesgooi en
in graad 9 en graad 8 toe moes my suster besluit, toe wil my suster graag drama gedoen het. As 'n vak en toe was dit so uit Nico en Paragon actually, soos waterskool. Dit is die enigste 2 skole wat drama aangebied het. En ja, toe het my maak so daar gebid en sy het nie geweet wat se kant toe nie en toe 'n halfuur later toe bel uit Nico en toe is hulle soos okay, hulle nader my eintlik vir netbal of ek sal moet kom vir netbal. So toe het ek eintlik uit Nico toe gaan vir netbal met ek netbal gespeel het vir SWD en wat ook al. En ja, die spiesgooi was toe eintlik al die tyd maar net bietjie op die side. Nie regtig soos ek nog steeds soos paar groot byeenkomste gedoen soos World Youth en Youth Olympics, maar dit was nie soos ek sê letterlik 'n week vir die tyd wees soos hoor ek was seker 'n bietjie spiesgooi doen en so ek seker 'n bietjie gaan gooi en so. So ek dink aan die een kant was dit 'n goeie ding. Eerstens om terug te kom na waar ek groot geword het, soos ek dink dis soos om 'n plattelandse fondasie te hê, soos my fondasie van waarvanaf ek soos groot geword het. Soos ek dink dit het my baie gehelp en toe ek by Nico was en die groot skool het met al die verskillende invloede om half 'n grond te wees in wat my waardes is en wat ek glo en wat ek soos ek wou nog altyd hard gewerk het om goed te wees, maar ook so of ek in 'n klein skooltjie was of ek in 'n groot skool was, ek ben altyd soos my bes gegee in wat ek doen. So ewen toe ek nou in die groot skool is, verstaan ek wou nog steeds hard werk om ek nie gewaarig oor enige ander goeders nie, ek wou net goed gedoen in die akademie, goed gedoen in my sport, soos dit, ja, so ek dink dit het my baie gehelp. En ja, toe ek uit Nico ook was, obviously baie meer geleenthede gehad, maar die spiesgooi was my altyd op die kant, nie regtig so ernstig nie, maar ek het geweet, dis iets wat ek graag nog meer sal wil aangaan en ja, toe einde matriek toe het ek besluit dat ek gaan Potch toe gaan vir die spiesgooi, ek gaan nou net spiesgooi. So ja, einde matriek het ek toe nou my netbalskoene opgehang, maar wat ek eintlik wil sê oor dit ook, soos ek dink dit was 'n goeie ding dat my ma het nooit druk op my gesit, ek moet net fokus op die spiesgooi. So ek het altyd glo soos ek kan nog netbal speel of so ek hoef nie nou so te fokus op die spiesgooi en ek dink soos dit die specialization soos was nie by my so dat mense van sê ek moet nou van graad 9 af net fokus op spiesgooi nie. En ek dink dit het baie gehelp, soos obviously ek dink soos kinders wat ontwikkel in skool, jy ontwikkel baie beter as jy klomp verskillende sporte doen en ja, ek dink dis wat net om my baie gehelp het om nie net te fokus op die spiesgooi nie. So ja, dis maar my tot waar ek nou soos einde matriek en ja, toe het ek besluit om Potch te gaan, my afrigter nou Tersius Liebenberg, hy is daar. Hy het ook so net viljoen afgerig en Marius Kolbert, hulle is albei groot spiesgooiers ook, onder andere baie ander, maar ja, hulle het bijvoorbeeld wêreldkampioenskap gewen en Commonwealth Games en Olympiese spele ook, so ja, hy was my die rede hoekom ek Potch toe gegaan het, aanvanklik. So ja, ek dink wat ek nog gewonder het is, jy wat nou ander goed het gedoen het tot en met matriek, wat deesdae eintlik nog ons ongewoon is vir mense wat sulke spesifieke sporte doen. Hoe moeilik was dit jou om te oorreed om sê nou maar Potch te gaan net vir spiesgooi of om te besluit jy gaan nou net hierdie een ding doen en wie het daai conversation met jou gehad? Was dit jou coach wat jy nou net genoem het daarso? Soos hoe dit gekom dat jy besluit okay, hierdie is nou wat ek gaan doen? Ek weet nie, soos eintlik was dit soos ek het in graad 10 was ek vir die eerste keer Potch of dit was die enigste keer wat ek so intoe gegaan het om net te gaan kyk hoe dit lyk daar, om my afrigter te ontmoet en hy het vir my sê hierdie is verskillende koshuise en dit was die laaste keer wat ek in Potchefstroom was. En ek weet in matriek was ons soos okay, wat gaan ek doen en ek dink seker maar ek het obviously omdat ek half internasionaal toe al deelgeneem het, was dit half meer oor die okay, netbal groot passie, ek geniet dit baie, maar die spiesgooi is in die sin van ek kan hoe harder ek oefen, ek is verantwoordelik vir my uitkomste van okay, ek oefen hard, ek kan ver gooi, maar met netbal is dit soos, maak so hoe hard jy speel op die einde van die dag, maar al net ek van jouself af, daar's baie politiek en dis maar, ja, as die keer as jy nie kies nie, dan kies hulle jou nie, so ek weet dit was half net 'n besluit wat toe nou gemaak is en ek het op daai stadium baie belangstel in nutrition en ja, op Potchefstroom het ook soos die eetkunde gehad om te kan doen om te kan swat en ja, dit was maar net vir my ek het nie regtig daai definitief besluit gedoen en ek het ook
by verskillende universiteite aansoek gedoen, verskillende goeders, maar ek dink ek wel altyd geweet, dit is maar Potchefstroom swaat. So, ja, dat was natuurlijk my hele familie het in Stellenbosch geswaat, so dat was altyd vakansies maar battle, maar ja, maar ek is nie enig spyt. Ja. Jy het nou jou afdruk genoem, soos hoe daai verhouding begin, was jy genader of het julle hom genader, want jy sê jy het op skool het jy al klaar begin, soos in relatief groot kompetisies deel en goed gedoen. So, ja. Ja, ek weet nie dink, soos, dis eintlik crazy, soos hoe eintlik, soos, ek nie dit eintlik kan onthou nie, maar het moes obviously so groot effek op my lewe gehad het. Ja. Maar ek weet ons het altyd geweet van Tertius Liebenberg. Ek het actually 'n DVD van hom gehad. Wat hy nou die hele tegniek en oefening en so dis letterlik hoe ek hom eintlik leer ken het, is 'n DVD wat hy gehad het. Wow. En Javelin Great. En dis so random, ek hoor en dink, en ek dink ons is dalk 'n telefoniese kontak met hom, ek dink ons dalk by een ESOS of iewers was hy ook daar met 'n atleet, teen in my ouer, soos graad 11, nee, dat was voor graad 11, ek was graad 10 al daar. Dit in graad 10, ek dink graad 10 het ek die eerste keer by die senior ESOS ook deelgeneem. En ek dink daar het ons ontmoet. Maar ek weer dink, ek kan nie onthou wie eers 'n kontak gemaak het, honestly, maar dit was of ons of hy, ek weet nie, maar ja, dat was ook so half 'n vinnige kontak en nog graad 10 het ons nie eintlik veel meer met hom gepraat en net so nou en dan dalk vinnig kontak gemaak en einde matriek sê ek soos okay, maar ek is nou pad Potch toe en hy sê dis reg en hoe gaan ek? So ja, ek moet sê dis eintlik crazy hoe ons eintlik lewensbesluite gemaak het en ek kan nie eintlik onthou hoe ons dit gemaak het en ek het dink gebeur goed maar net soos dit moet. Ek het so gelag deur die DVD genoem het, want ek onthou, ek het toe obviously in die Olympics, almal kyk nou lekker en toe al oorgeluister een keer en toe praat hulle van, ek dink dit was 'n ou van Kenia of ergens in Afrika en hy het in een van die items deelgeneem waar hy iets gooi, ek weet nie of dit spies gooi of hamer gooi of wat was hy, en hulle praat van die ou wat letterlik van YouTube af geleer het, soos sy tegniek toe hy uitbegin, dus ek soos, dis absurd, hoe werk dit? Van ook. Maar ek bedoel, ja, jy is probably te ver weg. Nee, ja, so, Italiaan dan. Ek het altyd 1, 2, 3 ek spring gooi. Dan het ek hardop gesê vir myself, obviously ek dink niks gebeur nie, maar ja, daai is nog amazing. En ek sê ons Julius Jager, hy is ook van, ja, hy is van Kenia en ja, ons moet 'n video sien van waar hy oefen, maar hy is bietjie ook hy sal moet sê, want hy het 'n klein seentjie, dan sal hy ook met sy video's sal hy sê, dad and son is working hard outside while mom is in the kitchen doing what she's doing. Baie tradisionele. Baie tradisionele. So, maar ja, interessant, hy is ook altyd daai amazing water, want dan dink ek altyd soos, ek weet nie hoe hy dit reg gekry het, want hy is regtig eintlik konstant wat hy altyd jy kan hom nooit count hom out nie, soos hy is altyd daar, soos hy show up altyd so, of ek staag het op so, ja, ek moet sê, hy is nogals hy moet nogals physically gifted wees dan, om net soos vir homself te kan leer en so te kan compete die hele tyd, incredible eindelijk. Ja, definitief, soos ek dink daar is baie talent in Afrika, en soos, vir al die Keniane, hulle is verskriklike sterk mense, soos, nie net obviously die endurance mense nie, maar ook soos, die gooier, soos hy bijvoorbeeld, en dan vat ek ons meisies wat tegen my gooi, ek bedoel, stilstaan en gooi hulle soos 50 meter, which klink nou ook nie so ver nie, maar verstaan, daar mense staan stil en gooi letterlik met hulle arms. So dan denk ek net altyd soos, imagine, jy kan opkom en soos hulle, soos eintlik soos ordentlike program met hulle doen, soos, ja, dis eintlik, ja, crazy. So, jy het nou gepraat, ons het nou gepraat met Tertius Liebenberg, right? Ja. Is hy nou nog 'n afrigter, of het jy intussen al van afrigters geskuif, of wat is jou huidige situasie in terme van dit? Ja, so hy is nog my afrigter. Ek dink ek sal seker wel bly tot ek aftree die dag. So ja, dis nou obviously ons twee gaan ook nou half in 'n nuwe fase in van dit gaan nou half 'n lang afstand ding wees. So ons is nog besig om dit uit te figure. Ek sal dit net 'n bietjie op gaan push nou en dan hy sal dit 'n bietjie afkom hierdie kant toe. Maar ja, hy is nog my afrigter. Ja, dis maklik om of nie maklik nie, maar meeste goed kan ek op my eie ook doen.
is obviously lekkerder saam met soos of met sy guidance en sy dat hy Ja. is. Maar ja, soos tegniek veral, soos spiesgooi is 'n baie tegniese sport, so ek kan nie regtig sonder hom doen nie. Ek kan ons soos Desember vakansies doen ons soos video's stuur ons aan vir hom en hy gee terug, maar ja, soos as ek hy gee dan kommentaar terug en dan verander ek dit in die volgende sessie, maar dit is obviously moeilik want nou oefen ek saam met hom en ek kan dadelik 'n terugvoer kry. Okay, nou kan ek dit in my volgende gooi verander. Waar met die video's ek soos ek moet eers 'n sessie klaar maak, dalk 'n paar foute maak en dan eers vir die volgende sessie kry ek terugvoer. So ja, dit is baie moeilik. So ietsie wat ons moet uitfigure, ja. Jy het nou vroeër toe ons net voor dit uitgesels het jy genoem van vriende wat jy deur atletiek gemaak het. En toe dink ek by myself, toe jy so baie verskillende sporte nog op skoolvlak soos hoogs kompeterend gedoen het. Sou jy sê dat van die ander atlete met wie jy gepraat het, so storie lyk bietjie anders in terme van hulle wat op 'n baie vroeë ouderdom begin fokus op net een sport, byvoorbeeld spiesgooi. En dink jy dat hoe dink jy sou dit byvoorbeeld hulle loopbaan affekteer het en sou as jy nou terug, ek weet jy het gesê jy verkies hoe jy dit gedoen het. Maar het jy dalk al iets spesifiek opgetel net in daai klein dinamika en hoe dit uitspeel? Ja, definitief. Omtrent ek sou sê 99.9% van mense wat op skool hoogs kompeterend was, so saam met my, wat toe al hulle ouers gesê het oor ons doen net spiesgooi, ons doen hulle so gedruk het en hulle ouers was altyd so betrokke met alles. 99% van hulle toe hulle op die universiteit kom met hulle opgehou. Soos van dit is soos hulle kom uit skool uit en hulle is so gatvol dat hulle net is soos oor ek wil nie meer doen nie. So ek dink dit was wat ek voel wat my ouers gedoen het nooit vir my soos gedruk en gesê jy moet nou gaan oefen nie. Ek het dit altyd uit my eie besluit. So ja, ek dink dis maar net soos ek dink dis soms maar 'n bietjie te erg, soos die ouers, hierdie kinders moet nou dadelik verstaan. Ek sien ook soos mense wat hulle kinders nou wil hierdie spiese en daai spiese vir hulle koop. Dan dink ek het soos met 'n polanie gegooi wat nie eers amper voel as my amper padwaardig is nie, maar hy was reg, maar so dis soos dit het my eintlik benadeel die spies verstaan en die belangrikste is maar net om dit te geniet en ek dink dit is maar soos ek sê baie van die ander atlete wat saam met my deelgeneem het, ek sou sê daar's 1 of 2 wat nog steeds deelneem en die res het almal opgehou want hulle is so gedruk op skool dat die oomblik hulle vryheid kry van die universiteit en hulle kan doen wat hulle wil wat hulle opgehou. En het jy met enige buitelandse mense al daar gepraat? Of ek sal ons wonder of dit interessant lyk oor see. Hoe dit werk in soos 'n ander land om dit soos in so 'n gespesialiseerde sport te maak of hulle al jong begin net een ding doen en of hulle ook die balans gehad het wat jy gehad het. Ja, ek dink definitief meeste het die balans gehad. Hulle is soms so dat volleybal en ook baseball, maar meeste van hulle met wie ek praat, soos hulle doen nog steeds soos nou, dan as hulle nou klaar is, volleybal, baseball, maar ook, ek dink hulle het 'n baie meer aktiewer, soos leefstyl, soos vakansietye gaan hike hulle en hulle gaan klim berg en ek dink sulke goeders soos hulle Wat doen ons vakansietye? Ja, hulle is nie so aktief en ek kan nie dink dat hulle ooit gepraat al van toernooie en goeders nie. Hulle, meeste van hulle het al gepraat oor soos kampe, waar hulle soos in die natuur is en hulle soos geleer word om amper soos voortrekkerskamp of sulke goeders wat hulle oor vakansietye gedoen het. Ek kan nie dink dat ek al ooit met iemand gepraat het gesê hulle het op 7 begin spiesgooi en nooit weer iets anders gedoen. Vakansietye begin of as ek nou dink my vakansies, Junie-vakansies is altyd vir netbal, was altyd die all ages netbal toernooi in Boksburg. Soos elke vakansie was so iets aan die gang verstaan. Dit was nooit soos okay, hoor, ons gaan 'n bietjie gaan berg klim of so. Ek dink dit het ook gehelp as hulle het 'n baie meer ry fiets oral en sulke goedjies. So ek dink dis wat hulle anders doen. Hulle begin wel baie vroeër byvoorbeeld in die gyms werk. Ek weet dis waar ek voel ek het ook 'n bietjie van agters aan nie dat ek eintlik omgee daaroor soos ek is in 'n tegniese sport, so vir my is dit belangrik om tegnies beter te wees as sterker, maar ja, ek dink baie van die meisies die ek gooi het al graad 7 begin gymwerk doen of sulke goed. So dit is obviously soos myle vooruit met soos kragwerk en sulke goeders, maar ja, as ek moet sê wat verskillend is, ek dink iemand het al ooit met my gepraat oor dat hulle elke vakansie moes toernooie gespeel het. En niemand praat eintlik van voel my goed wat hulle op skool gedoen het. Ja, meeste van hulle voel my begin maar op universiteit eintlik. Ja, en party
party rondom 18, 17, 18. Ja, so Right. vloek nie. Ja, so ek dink wat ons baie graag wil weet is vir ons wat nou nie topatlete is nie. Verduidelik vir ons hoe werk die pad vir atlete in Suid-Afrika wat spesifiek ook hier gebaseer is om te gaan soos jy wat nou sê wat die eetkundige swat het en heeltyd deelgeneem het, nog moes studies ook gedoen het om te kom by die Olimpiese spele, spesifiek vir jou om by jou eerste een te gekom het by Tokyo, right? Ja. Hoe loop mens daai pad in Suid-Afrika as jy gebaseer is as 'n atleet? Hoe moeilik is dit? Wat is die struikelblokke en so? Ja, so honestly dit is vrek moeilik as jy nog besig is om te swat. Ek voel ek het nooit reg terwyl ek geswat het in Europa deelgeneem nie, want jou kursus is besig, jy kan nie net 'n maand afvat om te gaan deelneem nie. Maar daar is wel baie atlete wat nie swat nie en hulle begin om so net of hulle neem in Europa deel en hulle is nie so geplaag oor hulle studies nie, maar okay, so vir iemand soos ek wat nou begin swat het, ek het eintlik maar in my finale jaar, toe ek begin werk het, toe het ek het die hele tyd maar tussenin soos World Students gedoen en World Juniors gedoen en so iets, want jy kry af by die universiteit kan jy sportforums instuur vir dit. En ja, na dit het ek begin werk eintlik as 'n dieetkundige en ek is baie gelukkig om nie eens te hê van hulle kant af om my verlof te gee, maar ongelukkig is daar nie so hoe dit werk om te kwalifiseer vir Olimpiese spele is jy kan of die outomatiese afstand gooi vir ons, dis 64 meter, dis redelik ver, of jy kan deur middel van die ranking system kan jy kwalifiseer. So dit is maar meeste van ons eintlik voel dit vir my daar's 10% van mense wat eintlik soos die outomaties kan behaal en die res beklei almal vir die rankingpunte. So dit is jy moet by goeie byeenkomste deelneem. So hoe dit werk is hoe beter die byeenkoms, hoe beter is die rankingpunte. Maar ook nie almal kom by 'n goeie byeenkoms in dit wendig op grond van afstand, dit is op grond van wie ken jy, wie is jou bestuurder, allerlei goedjies. Ja. So dit is 'n bietjie van 'n politieke storie eintlik. Maar ja, vir my byvoorbeeld in 2021 Tokyo was dit ek moes Europa toe gaan het om daar te gaan deelneem aan verskillende kompetisies waarvoor ek ook al ingekom het. So brons, silwer, maar ek dink die groot struikelblok vir meeste atlete is om daar te kom. Ons seisoen maak al klaar in April. So met ander woorde van April tot Augustus is meestal die groot inkomste. Is al geen kompetisies tussen. As jy nie enige fondse het om in Europa te gaan deelneem, al het jy outomaties gekwalifiseer, maar ek voel nou as jy outomaties kwalifiseer is jy op so standaard dat jy by groot inkomste sal inkom. So dit uitgesluit. As jy atleet is wat middelmatige tot goed of tot goeie atlete is, dan moet jy in Europa deelneem nog steeds om te probeer kwalifiseer vir Olimpiese spele of ja, in ieder geval Olimpiese spele. So ja, dit is maar net meeste atlete het nie die fondse om in Europa te gaan deelneem nie. Soos daar is nie 'n struktuur vir dit nie, daar's geen befondsing vir dit nie. As jy nie op jou eie dit kan bekostig nie, dan gaan jy nie. Dan gaan jy nie deelneem nie. Dit is moeilik want meeste byeenkomste hulle dek gedeelte van jou travels, maar nie alles nie. Ja, dit is maar moeilik vir as jy nie iemand het wat vir jou help of as jy nie iewers fondse het of vooral soos ek het gewerk het, salaris verdien het, as ek dit gehad het en dan kon ek nie net gegaan het en gaan deelneem het nie, want aan die begin het ek ook maar net gelyk gebruik en dit was soos ek het die geld al uitgemaak nie, ek net gaan deelneem om te kan kwalifiseer. Ja. So ja, dit is nog eens moeilik. Jy het 'n kwalifiseringstydperk en ja, soos ek sê, dan werk dit op punte. Jy wen by 'n byeenkoms, jy kry 'n sekere hoeveelheid punte vir jou afstand en dan plus daai byeenkoms ranking points. So byvoorbeeld brons sal vir 'n wen 60 punte wees, 80 punte wees. Dan kry jy nou jou posisie. Maar sê net maar jy gooi 63 by 'n brons, want dit is al vir jy ingekom het, kry jy net 80 punte by. Maar sê net maar jy gooi 57 by 'n goue byeenkoms, kry jy 100 punte by, al kom jy 4de. Verstaan, so dit is maar soos dis bietjie onregverdig, soos kry jou agent is goed, so hy kry daar. So dit is maar jy moet regtig soos iewers 'n uitskieter gooi om half
dat mense jou raak sien om te kan deelneem. Ja. So, ja, ek dink dit was maar, gelukkig het ek gewerk in Tokyo se jaar, en ek dink nie, ek het eintlik so erg soos geskiet vir die Olympiese Spele nie, ek het maar net gaan deelneem in Europa, want ek wou 'n bietjie blootstelling gekry het, en toe gooi ek vir die eerste keer oor 60 en ek's daar en een van my rolmodelle is daar en sy sê vir my, ek sê die volgende dag teruggevlieg het, so ek het sê maar die dag 'n 60 gegooi en die volgende dag sou ek teruggevlieg het, en want dit sou my laaste byeenkoms gewees het, ek nie geprobeer kwalifiseer vir die speel eintlik nie. En toe sê sy vir my, hoorie, maar jy moet nou hierdie golf ry, jy moet aanhou deelneem, sy het 'n klein byeenkoms in haar land, ek kan ook om deelneem, en dan kan ons by ander een probeer, en ek sê soos, ek is eintlik nie 'n persoon wat goed so impulsief doen nie, maar kom ons doen dit, kom ons skuif my kaartjies, en ja, toe het ek aanhou deelneem, en via mense toegang tot byeenkomste gekry, en ja, dis nou gekwalifiseer het. Hoe daai gesprek met die werk af. Maar, ja, dit was ons soos, ek weet ek hoor môre terug, maar ek sien my daar nie. Ek het die geleentheid, ek sal onbetaald verlof wat, maar gelukkig ja, soos ek sê, ek het toe in die staat gewerk, so dit was, hulle was baie lenient oor as jy nou... Soos hoop. Ja, verteenwoordig. Op 'n manier help. Jy wist wat jy kan doen. So ja, ek moet sê, ek dink vir my, ja, dit was net 'n blessing dat ek eintlik daai jaar eintlik kon gekwalifiseer het, en dit net soos, ek het die fonds gehad, want ek het gewerk, en in staatsverdien, jy moes nou maar lekkerder salaris, so ek kon dit gedoen het, maar ons baie van ons atlete wat nie dit kan doen, en hulle mis heeltemal 3-4 maande van deelneem, voor 'n groot byeenkoms, omdat hulle nie daar kan uitkom nie, ja. So, voordat ons ingaan oor daai eerste Olimpiese Spele, nogals baie interessant wat jy genoem het, dat dit nie eintlik half van jou vizier was, toe jy nou so begin werk het en 'n bietjie deelgeneem het nie, soos, in daai tyd sê nou maar, vandat jy op die later deel van die universiteit was, en toe jy begin werk het, soos, wat was jou benadering tot die sport in daai tyd gewees? Ek weet jy gesê, soos vir blootstelling, maar dis al soos, okay, dis 'n interessante manier om te stel, het jy ooit enigstens gedink soos, loopbaan, kan dit dalk 'n loopbaan wees, of het jy op daai stadium gedink soos, dis lekker om oorsee te gaan, I guess, en om jouself tot die verste te push, kyk hoe ver jy kan kom. Dit voel net maar dis so 'n interessante manier hoe jy net entoesiast oor die Olympiese Spele is. Goeie 60 entoesiast. Ja, dit was baie so net, maar ja, so ek het altyd geweet, soos ek gaan, want ek het altyd weet ek wil eers my graad klaar maak, my gemeenskapsjaar doen, en dan net voluit gaan. So dit was soos my plan van die begin af, dit was soos, kry my graad, kry daai verson op my CV, dat ek 'n plan B het, as dit nie uitwerk nie, doen my gemeenskapsjaar, en dan gaan ek 100% vir die spiesgooi gaan. So ja, ek sê nie dit was toevallig, ek het nog steeds aktief deelgeneem, en ek weet, maar ja, dit was ook 'n groot jaar om te kan aanpas om nou actually 'n werkende persoon te wees. Soos, eerlikwaar weet ek eintlik eers hoe ek dit gedoen het, want soos ek het letterlik gewerk, 8 tot 4, dan ek gaan oefen, en ek het nog besigheidskool gedoen in daai selfde jaar, so ek was net soos, al wat ek kan onthou van daai jaar, ek was so moeg, elke liewe dag net so moeg, maar ja, dit was net, ek het in Europa gaan deelneem, want ek het in die vorige jare, in 2019, het ek vir die eerste keer in Finland deelgeneem, in 2017, 'n paar keer wat ek Europa toe gaan het, vir bietjie kompetisie, bietjie ander blootstelling, en elke jaar was daar soos 'n wêreldbyeenkoms, of iets soos, in 2021 was die jaar na COVID, en ek was net soos, ek wil bietjie Europa toe gaan en daar gaan deelneem, daar was my vriende, of ja, van die internasionale atlete wat ek nou met vriende mee gemaak het, wat gesê het, kom neem my die kompetisie deel, of kom doen dit, ja, ek het 'n agent wat vir my soos die byeenkomste reël, so nie hy nie. Actual agent van Czech Republic. Hy doen net my wat PR. PR werk, maar ja, so ek het actually 'n agent wat my atletiek vir my reël. En hy is van die Czech Republic, so ja, dit was eintlik maar hy wat my genader het gesê oor jy kan hierdie byeenkomste doen, wil jy dit doen? En ek was soos ja, ek gaan Europa toe. En ja, toe ek het nooit eintlik na die rankies gekyk en goeders, en toe ek dit gooi, toe sê die mense, hoor, jy's nou al redelik op die rankings, gaan vir dit. Dus ek sê, okay. En toe die beste van alles is, toe ek terugkom, toe is ek nommer 33, en hulle vat 32, ek het nog geland.
So dit was soos ek het 3 byeenkomste na daai 60 meter gedoen. En dit was soos ek was soos punte uitgewees en ek het geweet, daar's een meisie wat moes afwees van die ranking, so die top 32 aan in die wêreld. En ek het geweet daar was een vrou wat gevang was met doping, so sy moet eintlik afhaal word, maar nie die federasies haal hulle altyd af tot aan die einde nie. En die ander meisie het ek goed geken en ek het geweet haar land sal haar nie stuur nie, al het sy gekwalifiseer omdat sy nie 'n sekere afstand gegooi het nie. So ek dink ek's nommer 33 en ons 'n kans dat ek gaan, maar ek was soos ek weet nie of hulle my gaan vat en ek het geland en ek was nommer 33 of ek het begin vlieg terug huis toe en ek was nommer 33 en toe ek land so ek nommer 32. Toe begin mense my stuur, maar meer van internasionale mense wat eintlik op het is met almal wat die rankings dophou, finale ding en ja, toe is ek soos nommer 32 uit 32 wat dan gegaan het. Wow. So ja, ek moet sê dit was nogals amazing en ek het nou dit geweet soos van die begin af of het dit vermoed, maar ek was soos ek gaan nie opgewonde raak hier. Ja. Dis nie te sê hulle gaan ons vat nie, want in die verlede het hulle nie almal gevat op die rankings nie, hulle het net die mense gevat wat dit outomaties gekwalifiseer het. So ja, ek het regtig ingescreech daarso, maar ek te gaan. So ja, so dit was ook 'n hele journey op sy eie daai jaar. So ja. Dis dalk 'n bietjie off topic, maar jy het nou genoem van die doping. Nou het ek net gewonder soos weet jy of jy enige idee het, maar soos hoe algemeen is dit, sê nou maar aan iets soos vroue spies gooi, want ek het nou nie eens voor die tyd hierin gedink nie, maar dit is actually, sal interessant wees om jou opinie of jou uitkyk te hoor. So wat dink jy van dit, of Ek weet ek nie met die vroue spies gooi nie, ek voel soos, as ek dink soos ek soos, nou dat ek dink ek moet my whereabouts update, soos ek het eintlik 'n uur in die dag, wat ek by my huis moet wees, 7 tot 8 wat hulle my toets, ek's op 'n geregistreerde testing pool, so ek kan my letterlik eintlik kan ek enige tyd van die dag kom toets, maar ek moet dit 'n uur uitsit, soos wat ek sê, ek is definitief by die huis, myne is gewoon ek 7 tot 8 in die aand, maar dan kan hulle letterlik my enige tyd van die dag kom toets, verstaan, as ek huis toe gaan, moet ek sê, hoorie, ek is by die huis, of nie ek is by die huis, sê maar, ons wil na honeymoon gaan, soos ek moet sê, presies die hotel waar ek gaan bly, die tyd van die dag wat ek dan beskikbaar wees vir toets. So ja, hulle kan enige tyd van die dag by my huis opdog. So ek kan nie eers meer soos imagine hoe mense nog kan hou. Maar ek weet nie of julle al Icarus gekyk het. Yes. En hulle sê ook soos die doper is altyd met een stapie voor jou. So ja, ek weet nie in vroue spies gooi daar is net en daar is 'n paar vrouens wat ek vermoed. Wat ek 'n bietjie dink. Veral sekere lande is bietjie meer prone tot dit, want soos hulle verdwyn net vir soos 3 maande in die bosse of so. So honestly, maar ja, ek weet daar is definitief doping wat plaasvind en dit is soos met mediese hulp, soos met mediese hulp. Soos 'n proper professional setup, ja. Help. Sê nou maar 'n testosteron vlak moet soveel wees aan hulle, al vir mans, want dis 'n natuurlike hormoon, so dit sal hom push tot op daai limiet en dit word gekontroleer. So ek dink ons definitief soos scientific goed wat aan die gang is en is met mediese hulp. En dink jy soos baie om nou ek is mal oor die conspiracy, dink jy soos baie lande se kom ons sê wat athletic board is in on it. 100%. 100% soos hulle daarop sê. Definitief. Dis 'n hele web of definitief. Al die meer communistische lande. Definitief. Want die ding is byvoorbeeld vir die internasionale antidoping assosiasie om in 'n land te gaan moet hulle die land laat weet hoe hulle is aan die inkom. En die land kan weier. So sekere lande word net deur hulle eie federasies se antidoping getoets. So daar is sekere lande wat altyd by ons helse afstande gooi, maar hulle gooi dit net in daai spesifieke land. En dan kom hulle so 1 keer 'n jaar by groot bijeenkomste en dan doen hulle regtig iets nie. Verstaan, is net ja. So, is maar moontlik. Interessant, maar all science point nee, so wat jy sê is nie onmoontlik. As jy so? Jy sê dis nie onmoontlik nie. Nee. Okay. Ja. Om weg te beweeg van conspiracy theories. Die eerste Olympiese spele, hoe was daai ervaring gewees? Ek dink is obviously so groot sprong om daar uit te kom, het moes probably nog ons 'n bietjie van onwerklike ervaring gewees het en boonop
baie interessante land om dit ook in te hê, wat bietjie heeltemal buite ons wys is, naamlik is waarskynlik die verste weg wat jy kan kry van 'n land Suid-Afrika. Ja, deel met ons bietjie. Ja, so ek dink dit was vir my natuurlik heeltemal okay, dis nou my eerste Olimpiese spele. Dit was vir my 'n bietjie 'n stresvolle, hostile environment in 'n sin, want dit was nog half hoog COVID. So soos ek was al by Youth Olympics waar dit vir my beter was, soos die hele opset en verstaan die village en so voort. Maar ja, Japan, dit was moeilik. Ons moes 4 keer voor die tyd getoets het. Ons moes 96 uur voor die tyd, 72 uur, 48, 4 uur voor die tyd getoets het. En obviously soos 2 weke voor die tyd, even soos my verloofde, toe was ons net 'n couple en ek was soos hoor jy kan nie gym toe gaan nie, jy kan nie met mense kuier nie. Ek sien net vir jou en verstaan ek kan nie, dit is soos elke dag is dit soos hoor jy, okay, ek net gesond bly want my kans om te gaan, hulle stop my hierso, want as ek 'n negatiewe toets wys, hulle gaan nie meer stuur nie. Ja, dis daai mental fatigue ook op jou van jy altyd worry oor kom jy in aanraking met dit, Ja, so dit was dit en ek het in 'n hospitaal gewerk op daai stadium, so dit is normaal masker. En ja, so ons het al geland, ons moes weer getoets het en elke dag wat jy daar is, moet jy toets. Maskers, ja, die proses om in die land in te gaan, soos ek dink ons is so 7 uur op die lughawe. So ja, dit was tamelik lank. En ja, die village self ook, dit was maar ons moes elke dag getoets het, hulle soos tracking devices op ons fone gehad, soos as ek byvoorbeeld nou langs hom, soos jou gesit het en jy toets positief die volgende dag. So elke dag moes ons spietumtoetse gedoen het. En sê nou maar jy toets positief, dan en ek het langs jou gesit per eetsaal. My foon was by jou foon. Dan is ek ook positief, of dan is ek ook in aanraking gewees met jou. So dan isoleer hulle almal en maak so of dit 'n vals negatief was, soos en dan is jy nog steeds uit. So dis jy loop heeltemal rondom van, hoor jy, ek wil net kom by die deelname want soos my drome kan nou skatter want ek kan dalk nie eens deelneem nie. So ek moet sê dit was bietjie taaf en ook soos met die openingsseremonie om in te stap en ons letterlik soos 3 mense, soos 'n bietjie antiklimaks. Sê die Chariots of Fire experience wat jy verwag het. Ja, Chariots of Fire was dan beter as my eerste openingsseremonie, maar ja, dit is nog steeds 'n vrek groot voorreg en soos sulke groot soos geleentheid om daar te kan gewees het en dit was nog steeds amazing, die village was amazing. So ek sê, dat was net baie secure, dat ons kon glad nie uitgegaan het, as jy met 14 wonderwerk het julle tyd gehad om actual atletiek te doen. Ja, letterlik, maar ja, dit is net soos, dit was wel cool om soos al die mense wat jy net op die TV sien, soos daar te sien, so ek is ook die klein atleet en hier's Novak Djokovic of Simone Biles, soos hulle is daar in die eetsaal verstaan, hulle sit soos oorkant jou en ja, dis net soos, obviously, dis crazy om dit te kan ervaar en daai village te wees, so ek sê soos, dit is so overwhelming, dit is soos al hierdie lande, al hierdie sporte, dit is nie net een sport hier, dit is al hierdie mense en almal beweeg, almal loop rond en dit is nogals overwhelming en jy voel bietjie geïntimideer want dit is almal sulke vrekke soos goeie geboude mense en dit is soos dit is soos crazy. So ek moet sê dit is nogals iets om aan gewoon te raak en ja, ek was ten minste 14 dae daar, so ek kon uitgegaan het soos in Tokyo self, maar ek het met my rugzakkie geloop, toe sê die polisieman vir my daar op een van die stasies waar die steek net weg die nommer, want die mense van Japan soek julle nie eintlik hier nie. So toe was ek soos, okay, vir 'n land soos Japan, wat eintlik soos 'n baie, dink ek, vriendelike land is, ek dink hulle was net soos, hulle soek nie die Olimpiese spele daar nie, want soos hulle was baie erg op soos COVID, so ja, dit was nogals interessant ervaring, maar nog steeds baie lekker, nog steeds iets wat ek vir altyd sal onthou, maar ja, dit was maar anders. Ja, so as ek nou net vir jou kan vra aan die atletiek kant van dit, van die eerste Olimpiese spele, wat het jy daaruit geleer en weggeneem? Want obviously, 3 jaar later, het dit anders gegaan met die atletiek. So wat het jy uit daai eerste Olimpiese spele geneem, teruggeval huis toe en gebruik om jou preparation half te verander vir die volgende een? Soos wat het jy geleer, is eintlik maar die vraag. Ja, so ek dink eerste ding wat ek geleer het is, ek wil nooit weer 'n finaal op die seat sit, verstaan, ek wil nie dit kyk van die stands af, ja, ek wil daar deelneem, ek wil in dit in wees, en ja, ek dink dit was maar om nie dat die oomblik te groot raak, obviously daar was ek ook soos, ek sê net hier, en
ja, ek dink die groot shift vir my ook was, ek wil nie net 'n participant wees, ek wil 'n competitor wees, ek wil nie net daar deelneem nie, ek wil kompeteer vir 'n podium, so ja, ek dink dit was nogals iets wat ek daar uit geleer het, dis okay, dit was my eerste ene, ek kon maar net 'n deelnemer gewees het, maar vorentoe ervaring is goed om te leer, maar ek wil nie weer in die stand sit nie, en ek wil nie weer net op wees om te sien hoe die Olympiese spele is, ek wil deelneem en kompeterend wees, so ja, dat is maar grootliks wat ek daar uit geleer het, en ja, ek het baie goeie events ook gesien, of soos baie van die ander items ook, wat ek kon wees, soos wat hierdie is moontlik om regtig soos 'n dagkoers te wees, of 'n ander dag te wees en goed te kan doen, so ja, ek dink soos wat ek ook geleer het daar, is soos letterlik op die dag kan enigiets gebeur, maak nie saak wie die gunstelinge is, of wat nie, soos op die dag kan letterlik enigiets gebeur, so om dit te kan hê in my agterkop altyd, so ja. En toe jy nou teruggekom het met die eerste Olympiese spele agter jou belt, die landskap het natuurlik nou so 'n bietjie vir jou verander, eintlik half, so properly die groot stage, om dit so te sê, het enigiets toe verander in jou benadering tot hoe jy oefen, jou doelwitte nou sê maar oor die volgende tydperk om in die opbou na jou volgende spele toe. Ja, het dinge enigstens anders gelyk vir jou, of was dit maar net business as usual en jy het maar net weer aangegaan en gewerk na jou volgende doelwit? Ja, ek dink soos ons terugkom, soos ek sê, mense soos my voorbereiding het ook eintlik al 4 jaar terug begin, want ek terugkom van Tokyo was dit soos wel 3 jaar. Was al 'n poster in ons gym op wat gesê het Paris 2024, are you ready? En soos ek dink soos dit was letterlik iets wat ek elke dag vas gekyk het as ek ingestap het in die gym, of as ek gaan oefen het nie, maar ek het geweet soos dis iets waarop ek werk, en ja, obviously dit was nie soos boom, maar ek was net goed nie, dit was ook soos 'n stelselmatige opbou, kan jy maar sê. Daar was 2 World Champ, soos wêreldkampioenskappe tussenin. So ek het dit ook al gesien as groot stepping stones tot die Olympiese spele. Ons het die hele tyd geweet Parys. Ons het in ons gesin, en dis my verloofde ook gesê, soos oor die Parys, ons gaan so intoe. Soos dit is, ek dink ek het dit soos gemanifest al van 2021 af gesê, soos hoor iemand in Parys, sorg dat jy daar is, verstaan, soos ons gaan in Parys, gaan ons die ding doen, hier was 'n leerskool in Parys, so ek dink dit was al soos vir 4 jaar, het ons eintlik soos gesê oor die mental ons prep. gaan Parys, ja, so mental prep, en ja, ek dink soos, ja, fisies ook, ek dink dit was soos, ek het al hoe meer, dit was nie op een slag nie, maar ek het al hoe meer begin net nog meer ernstig raak oor die spiesgoed gewees, soos okay, en die verlede sê ek ook nog hier 'n bietjie gejip uit, of daar 'n bietjie ekstra gedraf en fiets gery het, en nie regtig soos, dit was nie soos, okay, dit is nou nie so belangrik die spiesgoed nie, maar nou soos, die afgelope 2 jaar was ek soos, okay, ek het in my van in die afseisoen, ek kan 'n bietjie lekker draf, lekker fietsry, maar as my seisoen begin, dan doen ek net wat 'n program is, verstaan, so ja, dis obviously vir my is dit, ek is aktiewe persoon, ek hou van lekker goeders doen, en ja, maar dit was maar net soos daar 'n bietjie 'n shift in oefen gewys ook, soos, maar ek sien nou 'n endurance atleet, of iemand wat nou 'n marathon gaan hardloop, nee, ek is spiesgooier, so dis ek oefen, en dis waarvoor ek oefen, en ja, obviously dis maar my doelwitte te stel, en ja. Het jy toe nog gewerk ook, of? Ek het 2021, 2022, 2023 en 2024 het ek net atletiek gedoen. So het jy jou gemeenskapsjaar gedoen, en toe sit jy so, okay, nou gaan ek 100% hierdie Parys 2024 ding vat. Ja. Okay. Ja, en dit was soos met my ouers ook, wat ek nou die hele tyd oral ook sê, my ouers wil ondersteun, en hulle het ook vir my gesê, okay, ons is bereid om jou vir 4 jaar te ondersteun, as jy enige hulp nodig het met hier, of wat ook al, ons is bereid om jou te ondersteun met dit, maar ons sal kyk na die 4 jaar, soos dan sal ons moet kyk, okay, re-evaluate, dit was al, en ek het ek nou ding was, as jy nie goed doen nie, soos dan moet ek al begin werk, en dit was soos, ja, alles het ek net perfect uitgewerk, maar, ja, dit was soos, nie dat hy vir my gesê, het net 4 jaar nie, maar my ma het al gesê, okay, vir die volgende 4 jaar, as jy klaar jou gemeenskapsjaar gedoen, dan sal ons jou ondersteun, en dan sal ons weer moet kyk, okay, is dit erg iets so, ja, nou is dit 3 jaar later, en dit het goed gegaan, so ja, ek sal definitief nou aangaan soos wat ek is, maar ja, ek sal ook wil betrokke raak by skool of iewers, wat ek moet sê vir iemand wat altyd so besig was en nou net oefen, dis nogal so aanpassing. Ja,
bietjie meer mentally challenging om te wees soos wat ek net ek rust tyd om net soos niks te doen. Dan ek so, ek voel my brein gaan dood. So ja. So jy sê die feit dat jy ingeskraap het na jou eerste Olimpiese spele, hoe belangrik was dit vir jou sukses in die tweede en in terme van soos net soos jy gesê jy was daar, jy het gesien die levels en goed. So as jy moet terugkyk sal jy sê dit was op 'n regtig crucial ding dat jy toe nou van 33ste na 32ste gegaan het en al het jy nou nie noodwendig verwagting gehad daai keer nie. Dit obviously ek lei af dit het 'n groot impak gehad op net kalmte hierdie keer. Ja, definitief. Soos ek dink ja, die eerste keer was letterlik soos nou dat ek gegaan het ook, ek was soos ek was ek was nie soos agitated om te wees hoe ek wil die village sien. Ek was ook soos ek gaan nou ons het soos 2 dae voor my kwalifiseer in die village ingegaan. Ons voor die tyd by oefenkamp in Montpellier. So ek was soos van toe ons aankom, ek was nie so overwhelmed nie. Ons sê eers ek was bietjie so wow, dit is nou weer crazy en dit is heeltemal anders. Glad nie kry dit nie. So dit was soos die eerste dag was ek so moe want ek was net soos dis baie stap, maar ek was soos been there done that. Soos ek was al hierso, ek hoef nie nou rond te hardloop en kyk hoe lyk die village en met mense pinstruil en so wat alles baie nice is, maar ek dink dit is of my en is dan mature om te wees soos wat ek sien vir besigheid, soos ek sien om vriende te maak. Nie vriende te maak nie. Ek is om vriende te maak. Ek is altyd om vriende te maak, maar ek sien nie vir al die ander goeders, jy verstaan. Ek het nie eers die Eiffeltoring in Parys gesien nie, want dit was net soos ek wil 'n spies gooi. Dit was nie tyd vir dit. Ja, dit was soos ek het hom daarom op my medalje, maar nog steeds soos ek was net soos flex. Kyk elke dag rond. Ek het Eiffeltoring gesien, maar ja, dit was maar net soos ek dink dit met as soos Tokyo, ek kon dit beleef het en ek kon die village en alles en dit was groot, maar ek het dit nou al gesien en dit is nou nie my eerste keer dit is nou dit is nou nie meer my eerste keer nie en ja, nie die Olympiese spele nie, die volgende World Championships het hom algebou van okay, hier het ek hier uitgeleer, hier het ek hierdie uitgeleer, ek kan hierdie nou hanteer, ek mag hier wees, ek kan ook kompeteer teen die mense. So ja, ek dink dit my baie rustig gemaak in die kompetisie self ook. Voordat ons heeltemal nou in die tweede Olimpiese spele ingaan, in die tydperk in die Obbe wat jy nou gesê het, jy het voltyds so te sê die atletiek gedoen. Het jy op daai stadium kon jy al so semi jouself of 'n float hou en alles in terme van sê net maar soos geld wat jy gemaak het uit kompetisies waarin jy deelgeneem het, soos nie om nou te veel in die finansiële kant daarvan in te gaan nie, maar hoe moeilik is dit vir atleet op daai vlak wat jy toe was om sê nou maar te kan kyk na jouself en te doen wat jy moet doen? Ja, so ek is 'n baie independent persoon, so ja, my ouers het byvoorbeeld hulle het my gehelp met my hier en my mediese fonds en vir dit wat hulle betaal maar die res soos moes ek my eie uitgawes gedek het en ja, dus obviously dit is regtig flippe moeilik. Ek weet nie hoe ek dit sou gedoen het as my ouers my nie help nie meer. Dit sou daar wees. Ek was in 2017 af tot 2020 was ek op soos 'n Olimpiese solidariteitsbeurs. Terwyl ek geswat het. So elke nou en dan het hulle soos geld gegee deur SASCOC en maar dit is meer 'n IOC, dis die internasionale Olimpiese komitee beurs. So ek het al daai geld gespaar. Want ek was 'n student, ek het dit nooit gebruik nie. Nou en dan het ek lekker geld gehad vir ietsie doen, maar ek het dit nooit gebruik nie. So daar was die geld wat ek gehad het en dis wat ek kon gebruik. Maar sonder dit weet ek ook nie hoe lank ek sou eintlik kon uitgehou het nie. Gelukkig het ek sê teen meer gespaar het in my Zuma jaar ook of in my gemeenskapsjaar. Want ek het ook nie so uitgawes toe gehad nie, maar ja, so dis maar hoe ek kon deur die kompetisies en goed en dis maar hoe meeste van die atlete dit doen, hulle neem in Europa deel, dit is redelik goeie prysgeld, soos in plaas van soos ewen 'n klein inkomste is soos sê as jy wen R20,000. Verstaan, is dit nie vrek baie nie, maar dit kan jy ten minste soos as jy 'n paar inkomste doen, kan jy ten minste 'n paar rand uitmaak. Verstaan, maar jy kan nie genoeg daai maak om 'n fluit te kry nie. Dus as jy eie hier moet betaal, dink ek soos dit is nie 'n manier wat jy net as jy nie 'n atleet is wat by Diamond Leagues deelneem of by Gold Meetings deelneem op 'n gereelde basis nie, kan ek nie dink hoe jy net met kompetisies in Europa, want verstaan jy het ook uitgawes daai kant, hoe jy 'n fluit kan bly nie, soos hoe jy nie nog 'n werk ook moet doen nie. So
ja, as ek sê vir my, was my ouers my help my hier in my mediese fonds en ja, dis soos even deur hulle my gehelp het, soos was maar struggle op baie keer, gelukkig het ek dit kort gehou en ek het gewerk, maar so ja, dit was maar soos baie keer moeilik, maar dit was nog steeds soos ek kon nog steeds afloat bly, ek kon nog steeds lekker dinge doen, maar ja, as ek sê, ek dink as my ouers my nie gehelp het met met hier nie, sou dit definitief 'n ander storie gewees het, dan sou ek teen moes gewerk het ook. Ja. So. So ja. Ja, en Dit was maar struggle. ja, nee, dit klink obviously ook sacrifice en goed. Ja. Soos met enige iets wat die moeite werd is om te bereik. En nou natuurlik die tweede Olimpiese spele die jaar. Daar was obviously baie wat ons kan chat en vra daaroor. Maar ek dink spesifiek wat ek wil van jy tot 'n bietjie oor, maar soos voor jy ingegaan het jy 'n doelwit gestel in terme van 'n afstand of 'n doelwit gestel in terme van 'n podium of hoe was jou mindset gewees toe jy die ding benader het hierdie jaar en so en ingegaan het in die kompetisie in? Ja, so ek dink ek was redelijk, soos ek het 'n redelijk konstante jaar gehad, maar ek dink ek het definitief in 'n afstand het ek 'n goal gehad, soos bo 65 eintlik. En ook in posisie was ek soos top 5. Definitief top 5. Dis waar ek wil gewees het. So ja, dis maar waarom ek ingaan met die mindset van ek het geweet, soos in ons voorbereiding, ek het baie soos confidence gehad in ons voorbereiding. Ek het geweet soos ek is goed voorberei, ek het alles gedoen wat ek kon gedoen het. Ek het soos 'n baie konstante jaar gehad. Afstandsgewys. Niks wow nie, maar baie konstant. In vergelyking met soos internasionaal was ek redelik daar gewees. So ek het al daai confidence gehad van ek is tot baie in staat en verstaan ek kan top 5 wees. So ja, soos ek sê, ek het ook heeltyd gebeur, enigiets kan op die dag gebeur. So ek was soos as ek bo 65 gooi of as ek tot 65 in staat, dis my goal en as ek bo dit gooi dan is die kans dat ek gaan medal baie groot en dat ek top 5 gaan wees nog groter. So ja, dit was maar, ek weet nie, dit was maar die altyd half, soos ek sê ook, soos voor die dat was ek soos hoorie, ek kan nie die volgende dag te veel gekies om te doen nie, want ek gaan dalk met daai en verstaan, so dit was soos, in jou kop het jy jouself in my kop was ek heeltyd soos, ek het myself geback en soos Adidas ook, ek was bevoorreg na hierdie jaar soos 'n kontrak met hulle te begin. En ek weet voor die tyd dat die een ou Kane met wie ek praat het hy ook gesê oor as jy medal moet jy teruggaan Adidas house toe na die tyd. En ek onthou nog vir hom net gestuur nou dit met 'n wink. Verstaan soos dit was soos of ek voor dit nou gemanifest soos dit gaan gebeur. Verstaan ek gaan met daai wen. So ja, dit was dit was maar net ek het obviously nie gedink ek gaan definitief 'n medalje wen nie, maar ek het obviously gehoop en gesê ek gaan. En ja, maar my definitiewe doelwit was top 5 gewees en bo 65. Ja. Hoe speel soos druk 'n rol? Of dit is die grootste vlak waarop jy moontlik kan deelneem en jy het nou klaar 1 Olimpiese spele agter jou belt gehad, maar jy het byvoorbeeld jouself hier genoem, jy het hierdie doelwitte gehad, so klein bietjie druk van jouself af en natuurlik op die dag, ek dink niemand kan help om of bietjie hartklop bietjie vinniger en jy stres 'n bietjie nie. Is dit iets wat jou grootdeels affekteer of het jy maar net die emotions gaan jou ding gedoen en nie eintlik veel omgegee nie? Ja, ek dink soos dis obviously soos dit is ook maar iets wat ek geleer het deur die jare, deur ervaring om nie te maak dat die oomblik te groot is, want dit het al nie volledig gebeur as ek so die dis is 'n paralyzing pressure. Soos jy kan nie jy voel jy kan niks doen nie, verstaan? En ek dink met my, soos obviously ook soos my hele gesin was daar, my verloofde was daar, so hulle was almal daar vir die kwalifiserende ronde en vir die finaal. So ek was so sorry ek bitter deur die ronde kom want ek dink die kwalifiserende ronde is waar ek weet meeste mense vou, want dit is soos jy 3 gooie en as jy nie nooit 3 gooie in die top 12 is nie dan so tussen uit 32 mense hierdie jaar 34 mense waar net 12 mense gaan deur na die finaal toe. So dis as jy 3 gooi om dit te kan doen. Sure. En dit is soos jy maar ja, ek dink hierdie jaar wat die verskil was, soos ek het geweet die outomatiese afstand was 62 en ek het net die hele vir myself sê luister, jy het dit op 'n Dinsdagmiddag in Potch al gegooi. Soos jy kan dit hier ook doen. Verstaan, veral met die pressure soos dit was net soos my. Ek kyk heeltyd soos ek is goed voorberei. In oefening ook het ons soos voor die tyd was soos okay, hierdie is kwalifiserende ronde. Jy het 3 gooie,
jy moet oor 60 gooi. So Ja, of jy gesimulate wat So gaan ek het soos, gebeur. ons het dit gesimulate voor die tyd, soos, en toe het ek besef, okay, my 4de gooi is soos my beste gooi. So ek is soos, okay, as ek begin opwarm, moet ek my laaste opwarmingsgooi, moet ek gooi asof dit my eerste gooi is. Soos dit is heeltyd soos hoe ons voorberei het vir dit. En ja, dit was maar net soos, ek dink dat ek eers in die finale was die halfie druk vir my af. Want ek het geweet soos, ja, ek is nou in die finale, soos ek dink, dan is die meeste druk af, dan kan jy net gaan en kyk hoe ver jy kan gooi. So, En enigiets kan gebeur, soos jy ja, gesê en het. letterlik enigiets kan gebeur. So ek moet sê, soos even die finaal, toe ek my eerste gooi in 59 gooi, dus ek is okay, dit is nie so goed soos my kwalificering, want ek 64 gooi het, nie. Maar ek is nog steeds, okay, dit is nie bad nie, dit is amper 60, so my tweede gooi 61, maar ek was soos, okay, ek gaan dalk in die top 8 wees, he. So my derde gooi het ek in die top 8 is, dus ek is okay, kry. Nou is ek in die top 8, druk is af. En ja, so ek eerlik nie gedink ek gaan met my derde gooi 'n medalje wen nie, want dit is nie eintlik so ver afstand nie, maar persoonlik op die dag was dit genoeg gewees. So ja. Baie toe ons jonger was, het ons altyd gehoor dat visualisasie 'n baie groot rol speel in jou mental preparation in sport, in terme van die aand voor die tyd of die oggend voor die tyd om te visualiseer wat jy gaan doen en wat jy wil doen. Speel dit vir jou 'n groot rol in jou mental prep vir enige byeenkoms om te presies te visualize wat jy gaan doen, hoe ver jy gooi, die aksie wat jy gaan doen, of is jy meer soos jy gesê het, jy is nou in die final, jy kan nou letterlik net kyk hoe ver jy kan gooi en fokus op wat jy moet doen, of gebruik jy dit ook as 'n tool mentally? Ja, nee, ek doen definitief, soos ek moet sê, ek kan nie eers beskryf hoeveel keer ek deur daai gooi aan my kop gegaan het, soos voor die tyd, soos dan as ek soos later is, soos ek kan nie slaap, hou net op, en dan ek soos die aande voor die tyd, ek weet nie hoeveel ure so proper slaap ek kan kry, want ek het elke my bed lê, eerste was die bed, is verskriklik hard in Village, dis die enigste slegte ding van die Village wat ek kan sê, is die bed is ongelooflik hard. So nou 'n vraag of twee oor die Village werk. Maar ja, vandat ek in die Village gekom is, ek dink soos even voordat ek in die Village gekom is, ek dink dis net soos jy lê in bed net ek gaan soos in my kop deur gooi. En ek dink dit het my ook gehelp verstaan dat soos ek daar is, het ek dit al 1000 keer in my kop afgegaan. Maar ja, dis ook soos jy moet nie te veel nie, soos ek het soos byvoorbeeld, okay, nou stop nou. Moet nou nie verder aan dink nie. So was soos okay, die aand voor die kwalificering, ek dink dis die qualifying is half meer stresvol as die volgende oggend. So jy staan op, jy moet soos sê nou al half 7 opstaan en soos okay, nou dis wat ek eet, dis wat ek die bus moet kry, dis wat ek moet begin opwarm, dis wat eerste callroom is, tweede callroom, so ja, ek dink soos jy gaan slaap in die volgende dag, is dit soos okay, is nou so waar die final te mense was soos die hele dag gehad. Maar ja, ek het ook soos met een van die sportskoolkundiges wat was Pieter Kreer, Pieter Kreer, ek het nog gechat voor die tyd, en dit het ook gesê, soos ek moet nie te veel soos voor, ek moet my half bezig hou met enigiets anders, tot en met sê middagete die dag van die kompetisie, want soos dit is soos mentally draining, so ek is om rond te dink, en ja, so is 'n baie fyn lyn van soos waar jou visualisering moet wees, en waar jy moet ophou soos don't dink, verstaan, en waar jy ook moet begin dink en unswitch waar jy is na hierso, so ja, soos ek bijvoorbeeld my vlug, soos gesien nog die dag van die kompetisie, ons het rustig buite gesit en gesels, en gechat, en ietsie geëet, en ja, so ek dink dit is alles bygedra tot of net 'n rustigheid, soos ek dink dis wat my maar meestal gedra het, ek weet nie, ek het net 'n rustigheid gehad, so ja. Vertel ons van die gooi half in die finaal, en toe dit nou gebeur het, soos jy gesê het, jy het half nie verwag noodwendig met daai spesifieke gooi, is dit een waarmee jy medalje gaan wen nie, maar wat het deur jou kop gegaan, soos wat het aangegaan het, en almal het aanhou gooi, en jy het daar gestaan en besef, jy maar hierdie kan ook nou actually die medalje wees, ja, hoe het gevoel? Ja, maar ek het gesê met die derde gooi was ek soos, okay, yes, ek is in die top 8, nou gaan ons beklei, verstaan, ek was soos, okay, nou weet ek soos, alle meisies kan ver gooi, soos letterlik elke persoon wat was, soos het al oor die 64 gooi volgens my, so, almal daar was in staat om baie verder gooi, en ek was soos, okay, 4 gooi, okay, niemand 50 gooi, dis ek soos, na die 50 gooi was ek soos, okay, hoorie, nou kan ek actually soos, ek kan sien die mense is besig om moeg te raak, soos, what is happening, maar ek was soos, ek gaan nie glo nie, ek gaan nie die ding nie, moenie opgewonde raak, jy verstaan, soos, jy kan 2 mense jou in 4 dan gooi, en jy wil die 4 wees, jy verstaan, maar ek was nog steeds altyd reg om te beklei, so ek was soos, as iemand my nou by gaan, dan gaan ek nou maar alles gee, verstaan, soos, nie dat ek het nie die hele tyd gedink het nie, maar dat was soos, okay, en toe die 60 gooi gekom,
En dan kom hier by die soos die 5de meisie. Toe sê ek net soos, maar ek is nog steeds in tweede. What is going on? Ek moet sê soos, ek kon gesien van die meisie soos, ek het soos dink, okay, ja, dat sal nie my verby gaan nie. En soos daar was een van die meisies wat by die vorige Olimpiese speel in 2016 actually met haar laaste gooi het sy verbygegaan en sy was hierdie jaar nommer 4. So sy was daar gewees en ek was soos hoor want sy het die kwalifiserende ronde ook soos met haar laaste gooi 64 gooi. So ek soos sy is tot dit in staat. So ja, dit was soos tot en met haar gooi en toe sê ek net soos okay, maar is dus net 3 uur. So dan maak jy eintlik enigiets so, ek gaan op daai wen, maak so pas die klere nie. So ek dink toe was dit net soos ja, ek sê vir mense ek dink dit is soos amper asof jy heeltemal hoog is, soos jy is net soos hoorie wat gaan aan, soos dis onwerklik. Soos dis net soos En die stadion is huge en almal is daar en jy sê so my lewe net verander soos jare dit het letterlik net verander. Maar ek sê ek het nog een gooi soos ek moes dit gaan. En ek was net soos, ek het altyd imagine my brein, soos hoe cool dis al as ek my laaste gooi, nou, myself van nommer 1 aan gooi, maar verstaan, dalk nog hier is plan om my nou al te laat goud wen nie, miskien in die volgende ene, so ek denk soos, ja, dit was net soos, maar ek was net soos, flip, dit is amazing, toe die derde persoon gooi en sy gewoon nie verder nie, en ek was net soos, okay, nou het ek letterlik silwer gewen, maar op daai stadium dink jy nog glad hieraan, ek denk soos, dis soos, jou brein is soos net foggy, soos jy dink nie eers aan nie, ek was net soos, okay, kom ek kyk hoe ek nou kan vergooi, maar ek het letterlik net 'n medalje gewen by die Olimpiese spele, soos dit is outer body experience. Ja, dis letterlik soos jy, is net soos, hier is nou crazy, ek wil eintlik klop dat ek kan gaan celebrate met my familie, want ek het net 'n medalje gewen. So ja, dis net soos, ja, dis moeilik om te beskryf vir enigiemand, maar ja, dit was net soos, ja, dit was onwerklik, ja. Net nog enetjie voor ons vinnig gebruik vat. Het jy, ek het nou nie die deel gesien wat jy die volkslied, ja, hulle speel jou volkslied, hulle nie? Of net die persoon wen? Ja. Het jy 'n bietjie emosioneel geraak toe jy op die podium gestaan het met jou medalje en jou familie is daar en so? Hoe was dit? Of was jy eintlik net so excited jy die regtig emoties gevoel het? Ja, nee, definitief, ek raak so my emosioneel net as ek aan moet dink, maar ja, dit was soos amazing, want ek soos links kyk en dis hulle almal daar, en hulle cheer, en ja, ek sê vir soos mense, dit maak, soos vir my, soos dit maak, en ek sê ook soos wat se klere ek gewen het, want het is my gevoel ek die Olimpiese spele gewen. Soos, ek nie glo, ek kon brons gewen het, so ek my gevoel het, ek die Olimpiese spele gewen, verstaan, so, ja, dis net soos, ja, alhoewel my volkslied nou nie gespeel het, ek dink dit moet nog meer special wees, maar ja, toe ek op die podium klim, dus jy sien dit, dis amazing, jy sien dit oral soos Suid-Afrikaanse vlae, soos op, even na die kwalificering, soos ek al uit ons afstap, soos, jy sien net hier, daar, Suid-Afrikaanse vlag, bloktrui, soos, dis net, ja, dis amazing, so, ja, soos ek sê op die podium, hulle het nie die volkslied speel, maar dat vir my voel of ek die hele Olimpiese spele gewen het. Jy weet nooit ons altyd tyd wat opkom, so miskien gaan ons dit nog hoor. So. Ja, dit was lang. Ja, so ons is terug vir ons laaste segment en wat ek nou net gewonder het oor die Olympic Village, wat natuurlik baie anders was hierdie keer vir jou as die vorige keer. As jy klaar deelgeneem het, mag atlete aanbly en is daar gekeier dat dit sterend is vir julle, of hoe is die setup daar, hoe professioneel is die mense, want mens hoor obviously baie stories dat het vir van die atlete nogals van 'n party is. So hoe is die setup daar in terme van wat aangaan? Ja, nee, definitief, dit is maar soos, jy kan net imagine mense wat letterlik vir 4 jaar tegnies werk vir iets, maar eintlik, okay, sê nou maar vir die seisoen, dit is baie van die mense se laaste bijeenkoms of dit is gewoon toe hulle werk en baie so sê nou maar week af na dit. So dit is letterlik as mense klaar deelgeneem het, is dit maar so crazy soos wat almal sê, soos die mense kuier rond, die mense slaap rond, dis net soos dit is nie soos dit is as jy single persoon daar is, daar is soveel geleentheid vir jou om iemand op te tel, daar soos dit is beskikbaar, soos hulle is, daar is bijvoorbeeld 'n corona area wat 'n social area is, waar toe die atlete kan gaan, of daar's ja, ek weet nie, dat sê soos, die mense tel mekaar op soos crazy, soos dit is, soos, as ek net vast is by 'n bijeenkomst, of vir een van my laaste bijeenkomste, hoe die mense letterlik soos mekaar optel, so dit is net so maklik, soos dit is net tussen atlete, en dit is maar net soos ja, so die mense, ek moet sê die geraaslevel ook, en veral nou met soos Parys wat oop was,
Ek weet in die verlede het hulle dit 'n wet village genoem. Kyk, Waar hulle letterlik soos drank in die village was. Soos dit was, Sure. weet jy was, maar ons sien nou anders, maar soos in Parys ook die mense gaan uit, hulle kom terug. So dit was nog ons ek moet sê, dit was nog ons 'n Maar challenge. sit mense wat nog steeds deelneem of wat klaar Dis is, mense wat surely. klaar is. Nee, Ja, ek dis wat bedoel- jy wat klaar is. So ek wil Voor die tyd. as ek vas die hockey mense en daai mense, hulle kuier elke aand. Soos hulle kon aangebly. So ek weet nie hoe die flip die mense, die hockey mense en ons die hockey mense het aangebly tot die tyd dat ons gaan. Ek dink dis honestly dalk miskien die federasies wat net nie wil daai admin deurgaan om die kaartjies terug te boek of iets. Ek weet nie, maar daai hockey mense was letterlik tot die einde daar. Maar dis op die koste van die Olympic van Committee of Saskok, wat ek ja. al. So ek weet nie hoe hulle eintlik daar aangebly het nie. Maar betaal Suid-Afrika dan vir daai Ja, deel so Suid-Afrika, hulle moet betaal vir elke dag. Dis hoekom ook 'n rede hoekom hulle eintlik 2 rond ook met sy uitvlieg, verstaan, want eintlik ook hoekom hulle mense wil uit is, soos dit is chaos. Soos Ja. dis hoekom hulle wil die mense uit die village uit hê, want soos as die mense klaar deelgeneem is hulle net soos crazy rats. Soos Ja. almal en ek moet sê soos dit was nog ons die ding van om laaste deel te neem, soos in die aande die mense kom in, musiek, bars, almal kuier, soos dit is net dit Dis so eintlik ridiculous as jy dink dat soos dis dat letterlik mense mense So, kyk soos 'n Morgen- hoërskoolsport toe. Ja, Of dis universiteitssport erger. toe. Dis letterlik erger. So ja, ek moet sê, dit was nog eens, dit is nog eens challenging. Ek sê ook soos jy die mense nou weer geraas gisterand. Of, maar of in die dag kom hulle nou met trauma of so. Hoopelik nie voor die finale. Maar So- nee, maar vir die finale het ek geloof soos Boba. Ek dink ek was net soos so ja, ek moet sê die village is nog eens 'n crazy plek om te wees. En dit is baie soos excluded plek, soos dit is baie moeilik om aan te kom. Soos enigiemand wat soos daar's baie min mense wat soos kan inkom daarso. En as jy iemand inteken, dan jy moet dit baie lank vooraf reël. En ons oral hekke, dis nie soos enigiemand kom in die village en jy moet letterlik vooraf reël. Hulle moet hulle paspoorte ingee en hulle moet teen 10 uur uit wees. So ja, dis letterlik maar die atlete wat onder mekaar kuier eintlik. So ons crazy. Kom ons gesels 'n bietjie oor Saskok wat soos jy nou genoem het. En ek wil actually vir myself net 'n bietjie van 'n duidelikheid kry oor die liggame wat daar is. So is Saskok spesifiek die Olimpiese komitee, want daar's mos Atletiek Suid-Afrika ook. So net om bietjie van beter verstaan te kry soos hoe werk die interaksie tussen jou as atleet en daai twee liggame? Nie noodwendig tydens die Olimpiese spele nie, maar in die opbou tot dit en ja, wat gebeur daar? Ja, so dit is obviously nou sport en kultuur heel bo aan en dan is dit Saskok is onder hulle. En dan onder hulle is al die verskillende sportkodes. So atletiek het OSA, rugby het SARO, ook al die hockey het hulle eie federasie. So ek is eintlik meeste van die tyd onder OSA, Atletiek Suid-Afrika. So dis hoekom ek dink dit is ook waar bietjie van die strydery betrokke geraak het, want dis ek's meer Atletiek Suid-Afrika se verantwoordelikheid as Saskok se verantwoordelikheid. Saskok is die half oorkoepelende liggaam. So dit is soos wat ek sê, hulle is nie so intens betrokke by ons as atlete nie, want hulle kyk na die atletiek, die swem, die fietsry, die alles, verstaan, so hulle is die oorkoepelend. So ek werk meeste van die tyd met OSA, so ek is meeste van die tyd onder Atletiek Suid-Afrika, al my forums en my korrespondensie, alles gaan na OSA toe en deur hulle korrespondeer ons met Saskok. So ja, dis maar elke Olimpiese spele of Commonwealth Games of African Games wat deur Saskok gaan omdat dit 'n games is. So games is dan nou spele, so dis swem, fietsry, al daai goeters, weightlifting, al daai goeters, maar dan championships is altyd net atletiek. So meeste van die tyd OSA. Ja. En wat OSA se funksie? Hoe werk daai verhouding met hulle atlete? Wat se dienste bied hulle vir julle? Wat is julle verantwoordelikheid? Nie die half die interaksie vice versa, soos hoe ja, die funksie al, wat doen hulle vir jou, wat moet jy doen? Daai tipe ding. So wat hulle doen is hulle verantwoordelikheid is om al die verskillende byeenkomste te registreer by die World Athletics. So sê nou maar Noordwes wil byeenkomste hou, moet hulle deur OSA dit registreer by World Athletics sodat hulle 'n geregistreerde byeenkoms is. So sê nou maar ek gooi 64 dae, dat dit is soos okay, sorry, die byeenkoms is nie geregistreer, jy kan nie daar kwalifiseer. So hulle moet sorg dat dit reg is. Deur die loop van die jaar, ons registreer by OSA, ons kry 'n registrasienommer by hulle.
Hulle is verantwoordelik om al ons World Athletics goeders te update en as daar in 'n jaar byvoorbeeld 'n Africa Championship is of 'n wêreldkampioenskap is, dat hulle dan dit vir ons reël, die verblyf, die vliegtuigkaartjies, die span, alles rondom dit reël hulle dan vir ons. So ja, dit is hulle verantwoordelikheid. Van ons kant af is daar sekere standaarde wat aan ons gestel is, sê nou maar Afrika kampioenskappe, die top 2 by ESOS gaan definitief dan as jy nie span, so jy moet net sorg dat jy in die top 2 van Afrika is of van Suid-Afrika is om Afrika toe te gaan. En ja, dan reël hulle al daai goedjies soos sê om Kameroen toe te gaan, nou deel te neem en so goedjies te doen. Ja. So Ek dink soos enige instansie, wees dit nou 'n maatskappy of 'n institusie soos ASA is altyd byvoorbeeld plek vir verbetering. As jy nou sê net maar môre sê hulle vir jou, bam, jy's in beheer, jy's die groot baas. Wat is al enige veranderinge wat jy sal inbring in die stelsel wat tans al is? Hoe dink jy kan hulle verbeter of meer ondersteuning aan die atlete gee of om net sekere administratiewe aspekte beter te doen? Ek weet jy sal natuurlik nou meer as ons weet, so wat dink jy daarvan? ja, ek sou sê definitief administratief so baie ruimte vir verbetering, veral kommunikasie. Ek bedoel dis klaar baie beter as wat dit was in die verlede. Maar ek bedoel ons gaan nou Afrika kampioenskap toe en aan die dag voor die tyd het mense nog nie vliegtuigkaartjies. Verstaan, dis mense wat sê nou, ek moet van die Kaap af vlieg, ek moet môre vlieg, maar ek kom môre by die lughawe en dan vind ek uit wanneer ek vlieg. Verstaan, so dis so seker tipe goed versus kommunikasie, daai volgorde wat nie altyd so goed is nie, maar dit is alreeds baie beter as in die verlede. En ja, dan natuurlik om half privaat befondsing te kry en strukture te kry om al die atlete op 'n manier te kan ondersteun of ja, soos ek sê, om my maatskappye meer borge te kry om 'n fonds te hê vir okay, jy is die atleet, jy's op hierdie nommer in die rankings, jy is 'n Olympic hopeful, ons gaan vir jou 'n vliegtuigkaartjie koop Europa toe om te kan deelneem. Verstaan, soos om half meer deursigtig wees met so standaarde wat ek het. Okay, hierdie is 'n afstand wat jy moet gooi om sê net maar om te gaan kyk regtig soos navorsing te doen oor elke item en te wees soos okay, hierdie mense as jy sê net maar as ek 'n 60 gooi, beteken dit nie noodwendig ek het outomaties gekwalifiseer vir Olimpiese spele, maar ek's daar, verstaan ek's in die mix om te kan wees soos okay, daai atlete moet ons nou kans gee as hulle nie verstaan toegang het nie. Dis ons rol as federasie om te sorg dat hulle privaat fondse is wat 'n fonds kan hê om te sê okay, verstaan dat daar nie net die hele tyd vingers gewys word of selfs wat nie geld gee nie, maar ook is om te sê okay, ons is baie dankbaar dat ons kan gaan op, want baie van die ander sê maar ek weet die swem byvoorbeeld en die hockey nou mense moet vir hulle eie sê nou maar World Championships betaal om so te gaan, maar ons nooit vir dit hoef te betaal nie, hulle betaal dit altyd vir ons, maar om byvoorbeeld ja, net meer hulp toe te staan, om te gaan op borge toe en mense om te help, sê om 'n atleet of 'n groep atlete te kry, julle is geïdentifiseer as in die mix, julle kan Europa toe gaan, verstaan, soos jy kan nou deelneem. So byvoorbeeld, jy stel doelwitte vir atlete soos jouself is maar maklik meetbaar, sê net maar vir afstand. ja, as jy hierdie gooi, dan sal ons weer die geleentheid gee om te gaan deelneem. Of het sal help werf aan. Ja. Om jou te befonds en jou daar te kry, wat ek meen. Byvoorbeeld, ja, ESOS kan hulle sien, hierdie is atlete wat in 'n goeie shape is, want verstaan, dit is meeste atlete wat nie kan bekostig om Europa toe gaan nie, is hulle plek waar hulle die enigste tyd is wat hulle kan probeer kwalifiseer, is by ESOS. So by ESOS kyk jy, okay, dis gelukkig al in April, baie van die inkomste begin in Mei, Junie, Julie, om te wees, okay, ESOS identifiseer ons klaar 'n groep mense, jy het 1 en 2 gekom by ESOS, so jy is klaar goed eintlik, want jy klaar gepiek daar, om daai aan te hou, om te wees, okay, dit is al die ding, wen, of kom 1 of 2 by ESOS, nie net vir Afrika, wat ook al nie, maar vir jou kan ons aanvat persoon en by ons. Al is dit dan, okay, om motiverend te wees om nommer 2 of top 3 te wees by ESOS, dan om te wees, okay, ek kan in die mix wees of in die rand te wees om in Europa deel te neem. Maar die ding is, baie mense kan nie in Europa deel neem, want hulle is nog best om te swaat. Of hulle is nog best om te werk. So, hulle is reeds al in 'n werk, verstaan, want hulle kan niet.
Maar daar is nog steeds 'n spasie vir ASA om in te tree daar, want ek weet soos meeste groot maatskappye soos corporates stel mense in staat byvoorbeeld om verlof te vat vir soos nasionale byeenkomste in terme van sport en so en ek dink die groot ding is maar net baie van die atlete kort mediator, so dis iemand wat op hulle soos half net soos namens hulle kan onderhandel met 'n company of hulle in kontak bring met 'n borg of iets soos dit. Want ons baie mense bereid is om te betaal en wat ek bedoel as jy kyk soos Afrika groot land soos lief vir sport. Voel net al die bewusmaking is net nie eintlik daar nie, want dis soos jy self soos elke 4 jaar soos nou is die Olympics. Hierdie persoon gooi spies en dan is okay. Nou weet ek ook al, maar ja, amper asof 'n halfe manier gekry moet word om in die privaat sektor te gaan en die finansiële kant meer te boost. Om mense te kry om half atlete te champion wat potensiaal het om hulle in staat te stel om daar uit te kom. Want jy het nou obviously gemention vir ons voor die tyd dat jy is bevoorreg genoeg dat jy ouers so gehelp het in 'n tyd wat jy regtig gedruk het daarvoor. En ons obviously nou die bekende storie wat ek kon aflei en nou nie regtig wou noodwendig eers in die media gehad het nie van die privaat befondsing wat hulle moes doen vir die Olimpiese spele, hoe dit daarop neergekom en gewerk en sê maar watter deel van jou goed was gecover en watter nie. Hoe was die situasie geweest om te gaan deelneem en so aan? Ja, soos ek sê, soos daar's obviously baie ruimte en atlete wil jy altyd bak aan sonder vra nie. Jy dan moet iemand weet wat sê maar hier is ons help jou want jy is actually baie goed in iets. Ja, ek het baie vriende in 'n klein land soos Czech Republic en hulle is soos verdiende salaris as 'n atleet. As 'n klein land soos Czech Republic kan regkry, kan ons verseker regkry. Maar ja, met my soos ek sê ek het nie regtig privaat befondsing gehad om Olimpiese spele toe te gaan nie. Soos ek sê, vir my was die afgelope 4 jaar het my ouers my ondersteun as deur my huur te betaal en my mediesefonds te betaal en die res het ek self gedoen. So dit was maar half wat ek van my ouers af ontvang het en dit was nou half op hulle gegaan en ek weet nie waarlik kom met my ouers met 'n lening uitgeneem en dis ek gedoen wat eintlik crazy is want my pa is ook soos hy baie trots maar soos ek dink wat dit was bloot 'n vraag wat aan my gevra is oor dit was 'n moeilike roete en ja dit was want dit was meer rakende my afrigter. Hy moes 100% self befonds het om tot Olimpiese spele te gaan. So ek het die hele tyd geweet ek het gekwalifiseer vir Olimpiese spele want ek was in die top 12 of top ietsie van die wêreld. So ek het nie nodig gehad om Europa te gaan deelneem hierdie jaar eintlik nie, want van laas jaar se rankings en laas jaar se wêreldkampioenskappe was ek hoog genoeg om te weet ek het nie nodig om in Europa te gaan deelneem nie, maar ek het gaan deelneem bloot vir internasionale blootstelling vir meer kompetisie. Maar ek het al vir jou geweet, so ek hoef nie te gaan en te probeer kwalifiseer het nie, maar enige ander jaar as ek nie goed gedoen die vorige jaar dan sou ek moes gaan, maar nie hierdie jaar nie. En ja, soos ek sê, SASCO het my kaartjies betaal, Frankryk toe, hulle het my kaartjies, hulle het my oefenkamp betaal in Montpellier, hulle het ons verblyf betaal. So ek het niks uitgawes gehad na die Olimpiese spele toe nie. Dit was bloot, ek dink wat die mense nou verwys is, dalk as in Europa deelgeneem het, daai geld as jy daar self gaan deelneem het om te gaan poog om te kwalifiseer vir Olimpiese spele. Ons het nie genoeg in Suid-Afrika om te kwalifiseer nie, so ek dink dis maar waar dit gaan het. Ek dink dis 'n spesifieke interviewer wat my gevra het ook. Hy was ook in Potch en ons het al 'n hele gesprek gehad. Dit gaan meer oor my afrigter wat moes op sy eie vliegtuig koop en sy eie verblyf betaal in Parys. Hy moes hy het nie akkreditasie gehad nie, alhoewel hy al in Januarie sy goed ingestuur het. Hy het baie keer gevra natuurlik soos fisioterapie, al my uitgawes kom van myself af, wat ek nie omgee nie, maar dit is goed wat hy vir hulle gevra het, soos hoorie, ek was laas jaar die enigste persoon wat in die finaal was, by die wêreldkampioenskappe, hoekom is ek nie op 'n befondsing nie, soos hoekom is daar nie enige ondersteuning nie, en daar is nie regtig redes nie, so ek dink dis maar waar dit ook gaan, soos, ek kon nie verstaan het hoekom ek nie op dit was nie, want almal sê nou, ek het nie die meriete, ek het die standaard, maar ek het. Verstaan, soos, ek kan nie, dis nie om te wees soos,
ja, ek wil my nou vergelyk met ander mense, hulle is so goed, hulle is ook goed, maar ek was ook daar, verstaan, soos, daar was nie rede vir hom te sê, ek is nie, want ek was nog letterlik vir die afgelope 3 jaar in die top 20 van die wêreld, so ek weet nie waar dit ingekom het, dat ek nie die standaarde gemaak het, so nou sê hulle net, ek het die standaard gemaak om dit te doen nie, maar tog was ek letterlik vir die afgelope 3 jaar in die top 15 of die top 20 van die wêreld, verstaan, so, ja, ek dink dis maar net die oploop tot dit gewees, en ja, dat hy my gevra oor die finansie aspek en ons moes voor die tyd vir my afrigter 'n GoFundMe page begin het. Vir hom om sy koste te dek want hy het die altyd gedink dat die federasie dit gaan dek. Ja. Ek het die altyd geweet hulle gaan nie want hy's 'n privaat afrigter basies. Alhoewel hy al, ek dink hy is die mees dekoratiefste coach in Suid-Afrika want hy het so net wat die silwer medalje gewen het. Sy het paar keer Commonwealth Games gewen, Marius Kobe het die wêreldkampioenskap gewen. Ek dink nie daar's enige ander afrigter in die land wat so decorated so hy is nie. So dis eerstens 'n skande dat hy nie as die nasionale afrigters omgaan het nie, maar in elk geval dis 'n ander storie. Maar ja, so vir my, ek dink dit was maar net waar dit vir my gegaan het, is die feit dat nog geen finansiële ondersteuning vir hom was nie. En dis eintlik maar meer wat ek ook vir gesê het, is soos die afgelope 4 jaar, ek het my drome nagejaag en my ouers het my finansiëel ondersteun met my hier, en ek het geweet ek kan gaan vir dit en ons finansiële vang het, maar eintlik wat ek wil sê is soos daar's soveel atlete, daar's ten minste, ek 2 wat ek nou dadelik kan noem op die naam wat verstaan moes ophou en moes begin werk wat wêreldklas atlete is, maar verstaan hulle is mans en hulle is verstaan om die man van die huis te wees en om 'n inkomste te verdien wat stabiel is. So ja, dis so sulke mense wat nie noodwendig kan wees soos oor die ek kan nie terugval op my ouers nie. Ja. So ja, dis maar waar dit gaan het. Is daar 'n kanaal vir julle om hierdie tipe van net aspekte te kan deel met ASA wat waarskynlik nou die eerste beginpunt is? Is daar 'n manier vir julle om of net dit gaan nie oor noodwendig ek soek geld om X, Y en Z te dek nie. Dis maar net vir die federasie om te verstaan waarmee elke individu moet sukkel en hierdie is die probleem, hoe kan ons saam te werk gaan om 'n oplossing daarvoor te kry? Want ek voel baie van die goeders as by atletiek kom in Suid-Afrika, dit voel dis maar baie skietery heup, daar's nie dit kort meer rigiede riglyne en meer strukture van dit is hoe dit werk en dit is hoe dit ons doen, soos hoe ons dit doen en dit voel vir my dat dit gaan nie noodwendig direk van hulle kant af kom nie, maar ook geen verandering kan van julle kant af kom as julle nie 'n spreekbuis het of iemand om na te gaan nie. So is daar 'n ordentlike verhouding tussen ASA en die atlete of is dit maar of soos sukkel julle bietjie daarmee of? Ja, ek dink daar word elke jaar word daar 'n meeting gehou, 'n annual meeting waar dinge discuss word en elke jaar is eintlik net 'n rond oor mekaar geskree. Dit is amper so parlement. Soos dis letterlik soos almal praat en niks word gedoen nie. En dis al 'n holrige storie. So wat een van die Paralympiese ouens daai Mpumi wat ook goud gewen het wat hy gesê het is soos ons kan praat ons blous in die gesig. Ons moet iets begin doen. So ja, van ons kant af as atlete wat dit nou gemaak het, verstaan dis nou nie, maar verstaan ons moet van ons kant af iets stig. Verstaan nou is 'n athletes forum of maar verstaan dit dis net praat. Dis praat en niemand doen iets nie. En dit voel vir my, okay, daar was eintlik al regtig baie verbetering en ons soos ek wil nie eintlik sleg praat van ons aan iemand soos dit is daar was al in terme van in die verlede nou ons al baie verbetering en ek glo nog gaan baie groei kom en ek weet hulle het baie idees. Maar dit is net soos partykeer die execution van idees is nie altyd daar nie. En as dit nie daar is dan is net blame shifting. Soos niemand aanvaar verantwoordelikheid vir waar die bal op die grond geval het. Soos dis net soos nee, maar ek het eintlik daai persoon moes dit gedoen en daai persoon sê daai persoon moes dit so dis net blame shifting. So ek dink ja, dis maar ons as atlete moet eintlik nou maar half dit in ons eie hande neem om dan nou iets te stig, verstaan waar vir ons dan ook privaat mense kontak en privaat mense benader en ja, ek weet nie, dit is moeilik om te sê waar om te begin, want dit voel vir my, dis nie iets wat nou net hierdie jaar kom nie, dit voel vir my, dis om ek ook eintlik wil betrokke raak by my, want ek weet met Sonet, toe sy die medalje ook gewen het, is ook heel tyd die storie oor finansies, en dit is so holrige die storie, want die finansies is daar, dis net soos die aanwending van die resources, dis nie reg nie, verstaan, waartoe gaan die geld, soos dit kan nie in partytjies en
in duisende etes en functions ingaan nie, soos dit met 'n atlete ingaan. So, ja, dis maar altyd moeilik, want, ja, as jy nie die regte persoon het om dit aan te wend en om in die regte kanale in te stoot, dan is dit altyd 'n probleem. Ja, is moeilik, want ek dink die vermoë is daar. As jy kyk hoe goed die bokke se goed bestuur word byvoorbeeld, soos hulle het soos die hele kontrak ding uitgehaal, hulle betaal op wedstrydbasis, is 'n baie meer effektiewe manier om geld te spandeer. Ek dink daar is raamwerke vir die unies om mee te werk. Maar dit is waarskynlik waarop jy sê daar is waarskynlik 'n kortheid per vakbond of 'n soortgelyke liggaam wat kan optree vir die atlete as 'n geheel in plaas van 'n atleet wat 'n kwessie in sy of haar eie kapasiteit teenoor iemand wat kan praat namens almal en hopelik 'n groter spreekbuis het en so verandering kan aanwend, maar dit is waarskynlik goed wat al baie oorweeg is, so ja. Nou nie vir ons hier om te verander nie, maar ja, hopelik soos jy sê. Ja, dit is interessant om te hoor van julle kant af. Ons kry ons nie elke dag die kans om te gesels met iemand wat in die mix is, soos die jong mense sê nie. So dit is interessant om dit van julle kant af te hoor. Daar is ook natuurlik in die nuus staan die storie dat ons minister gesê het dat hy sal seker maak dat die partye wat gesorg het dat hy gekom het om vergoed word. Was dit maar net gesê of is dit actually aktiewe kontak of iets, of ek weet nie hoe dit verloop het en wat soos jy nou met die media gesê het, helfte van die goed wat hulle oor jou dan geskryf het, is probably nie eens waar nie. So ek wonder maar net oor dit ook, want dit is nou ons wat clickbait kry op social media, sien al die goed. Ek wonder hoe waar dit is. Ja, so actually, Guyton McKenzie het my gebel, soos 2 dae na die bijeenkoms. Actually, soos eers het hy my gevideocall, dus ek is nog in my pyjamas. Ek was in my pyjamas, so ek kan daar geantwoord. Ek is soos post-Olympics, ek wil net in die lewe. Ek is die moeste mens in die hele lewe. Ek sê my pyjamas, ek sê my pyjamas nie. En so ek van, jy weet, soos hy videocall my, maar af wat toe trek ek gaan. En toe voice call ons, en toe het my net soos eintlik laat ek omdat hy is soos, hy is baie impulsief en hy doen regtig goeders, soos die goed wat hy sê, en ek voel hy wil regtig, maar partykeer is hy te impulsief met goedjies wat hy sê partykeer, maar ja, soos, hy het kontak met my gemaak, hy het my gebel, my pa is baie skom, hy het soos gesê, hy gaan my pa bel, hy gaan met my pa praat, en ek het my pa gesê, hy gaan hom bel, en iewers moes my pa vergeet het dat ek hom gesê het, hy gaan hom bel, so ek weet, hy het hom iewers gelei, en my pa het nie die foon geantwoord nie. My pa is ook Afrikaanse boer, so hy chat maar nie so baie nie, maar ja, het was 'n lekker vinnige gesprek met my geit, en soos ek sê, soos, dit was nie soos 'n lang gesprek, dit was meer soos, hy het net gesê, ja maar, hy sal ons geld terugbetaal, en ek is net soos, my pa het is moeilik om 'n bedrag te sê, my pa het vir die afgelope paar jaar my hier betaal, moet ek dit alles optel, en dit was net nie waar ons gaan praat, en dit was soos half 'n vinnige, dit was nie, ons het nie deeglik gesit en gechat, so ek dink, dit is maar net waar dit nou gekom het, en dit was half, het in gevoel soos, die wil ons ook nou op die wagon spring van die finansies, en ek, op voice dan wou ek gehad, dit was al vir my, was 'n ding van, ja, ek het dit reg gekry sonder hele befondsing, jy vinger gewys, maar verstaan, dit was dit, soos dit was nie, ek wou nie daar aangegaan het, soos dit was soos, dankie, maar dit is nie verstaan om Olympies is 'n silwer medalje te vat, om vir julle te besef, soos, ek was eintlik nog die hele tyd hierson nie, verstaan, soos, dit moet nie dit vat nie, soos, dit is eintlik meer waar het vir my gaan, ek moet nie tot daai moet gaan, om te wees, soos, hoe kan ek nou befondsing kry nie, so, ja, vir my is ook soos, ja, meestal natuurlik soos, fysioterapie en sulke goeders, maar ja, soos ek sê, soos, ek het nog altyd die passie gehad vir die sport, so dit was nie altyd vir my oor die finansies nie, maar verstaan, dit raak moeilik op 'n stadium, as ek nie is soos, sorry coach, ek kan net soos jou, vliegtuig word betaal nie, so, ja, soos ek sê, ek wou nie gehad, dit moet ooit oor die finansies gaan nie, en nou is dit weer 'n ding van half, hollerige storie van die finansies, en
En ek wil die deel wees van die persoon vir my gaan dit ek wil net wees soos kry dat ek het met daai gewen. Ja. Dis goed en dis wel en ek het dit dalk nie met die nodige fondsing van hulle kant af gedoen nie, maar ek gaan nie nou aangaan daaroor en eis geld terug nie. Ja. Ek's dankbaar, dankie tog vir my ouers. Dankie tog vir hulle wat my gehelp het, maar wat gaan ons anders doen vir ander atlete wat nie kan sê dankie tog vir my ouers nie. Wat normale salarisstrekkers vir ouers het wat net is soos ons kan nie vir jou 'n vliegtuigkaartjie koop. Europa toe. Dus ons kan nie vir 4 jaar jou onderhou nie. So Ja, en daai message is baie sterker ook dat jy dit wil advocate, dink ek. Ja. En ek dink ja, soos jy sê dit is dalk 'n impulsiewe skuif gewees van sy kant af, maar miskien kan mens nou dink dat is daar 'n kanaal waaroor jy kan gesels as jy uitreik na hom oor ander goeie, soos jy sê om meer by die kind of wortel van die kwaad uit te kom, so te sê, en nie net op jou gefokus maar op ander atlete, want ek kry baie keer die idee hy lyk soos 'n ou wat wil help en wat al hierdie goeie intensies het, maar kan dalk nut vind hy of iemand onder hom weer eens net om uit te reik na mense wat daar is en actually te hoor wat die probleme is, waarmee is die goed waarmee hulle sukkel. Ek voel dit sal al 'n great beginpunt wees, net om die gesprek oop te maak, want ek dink daai jy het dalk vir die eerste keer het jy iemand wat dalk bereid is om te luister en te kan sê, ek het hierdie gesprek gehad, kom ons kyk wat ons kan doen daaraan. Dan nie self sê nie, maar ek bedoel, it's probably worth a shot, I guess. Ja, nee, definitief. Ek sê soms dis soos as jy 'n siekte behandel, verstaan jy moet die punt van die siekte se begin moet jy vind en jy moet sê wat is die oorsaak van hierdie siekte. Dit help jy behandel nie die simptoom nie. Jy moet die oorsaak vind en jy sê kom ons behandel die oorsaak. Verstaan jy? Dit is nou wat ons ook gaan moet doen, is soos wat is die oorsaak van hierdie siekte van alle atlete sukkel. So, as jy met enige atlete oor gaan praat, die eerste ding wat hulle vir jou gaan sê is finansies. Verstaan jy? Dis nie vir ons om so te wees nie. Dis nie verstaan dit is jy kan nie. En dit is ook moeilik, want almal verwag hoë prestasies, maar niemand, dit vloek vir my dan moet meer uitgereik word op besighede toe, en dit is net, dit kan nie net 'n state van ding wees nie, want as jy kyk na die rap en op, niks is net state van dit nie, soos dan moet iemand wees wat uitreik, en dis maar net iets wat begin gedoen moet word, dit help nie meer mens praat nie, soos iets moet gedoen word. En mense sal gelukkig wees met amper enigiets, half 'n hier 'n fisiokoste daar. Dis nie eens baie geld vir op die eind van die dag en ons het heelwat atlete, maar is nou nie in die duisende nie. En ek bedoel eenvoudig genoeg soos om net 'n threshold te stel van jy moet presteer op hierdie vlak, jy moet dit bereik en dan step ons in en ons help en ons cover dit vir jou en dat vir jou is nie onmoontlik nie. So, maar ons kan stryd tot ons blou raak is dit. En wonder. Ja, so ek dink om af te sluit vir die laaste paar minute, wat hou die toekoms in vir jou, wat's op jou doelwitlysie, en ek dink hierso staan raak het enigstens makliker van hier af, of dink jy het gaan makliker raak, in terme van wat jy wil bereik, en wat wil jy nog bereik? Ja, so vir my. As jy wil manifest. Ek sal wil manifest, Alle gaan vir gou, dan gaan ek retire en kinders kry. Dis die plan. Ek dink die volgende 4 jaar ons baie goed. Dis 'n baie besige kalender. Volgende jaar is World Championships in Tokyo. Dis die eerste groot doelwit. Bietjie gaan op beklei met die Japaneese in Holland. En ek dink soos na dit ons Commonwealth Games, en dan die World Championships en dan sit LA, so ek dink soos hierdie volgende 4 jaar gaan teken aan, ek weet nie, vir nou, ek sê nie sê dis my laaste jare nie, maar almal vra my, so gaan jy nog aangaan, ek het altyd gesê as ek goud wen by Olympiese spele, dan gaan ek retire, want ek voel jy moet op behoor nou doen, maar ek dink soos vir nou, definitief nog vir die volgende 4 jaar all out gaan vir LA, ek dink daar kom definitief meer druk nou, want dit is soos, jy het nou hierdie titel, ek is Olympiese silwermedalje wenner, so dit is soos, dit staan oral vir jou naam, dit is soos, jy kan nie eintlik swak perform nie, want dit is soos, maar wat hel, soos jy, verstaan, so ek dink dit, obviously gaan 'n groot aanpassing nou wees vir my, om in die Kaap te oefen, nie meer in Potch nie,
Maar dit is iets wat maklik oorkombaar is. En ja, vir definitief vir die volgende 4 jaar, dis eintlik my 5-jaar plan is om so hard as moontlik te gaan vir LA 2028. En ja, na dit sal ons definitief met 'n gesin begin. En dan sal ek kyk, dan sal ek re-evaluate en besluit, is dit nog iets wat ek definitief wil doen. Ek doen dit al amper 20 jaar. En daar's baie ander lekker dinge in die lewe ook, maar vir nou is dit my werk en net soos enige ander werk is vir die volgende 4 jaar het ek klomp doelwitte vir wat ek wil bereik en ja, dan sal ek sien hoe ek voel vir as ek 'n ma geword het of ek nog wil aangaan met spiesgooi. Dalk ek bedoel dis nie maklik om net te breek met iets wat jy vir 20 jaar lank al doen nie. Want dalk as ek soos ek wil dan net 'n ma wees en my kinders groot maak. Ek dink ek sal ooit net 'n ma wees en my kinders groot maak. Maar definitief dalk sal ek net iets anders doen dan. Maar ja, dis vir nou is dit die plan. Ek wil nie te ver vooruit dink nie, enigiets kan gebeur môre of oormôre of wat ook al, maar ja, vir nou is dit die korttermynplan. En ja, dis net my toekomsplanne vir nou. Jy het vroeër genoem dat die oomblik toe jy voltyds begin atletiek doen, dat jy eers gekonfronteer met 'n bietjie meer vrye tyd half. Vertel dan 'n bietjie vir die luisteraars, wat vang jy als af bietjie in jou aftyd? Is daar enige versteekte stokpertjies waarvan meeste mense sal weet nie, of waarmee jy jouself besig? Ja, so ek hou myself besig om myself so probeer besig hou. Kry goedjies om te doen. Ek hou baie van lees. So ek moet sê ek lees nogals wel baie. Meer storieboeke as nie fiksieboeke, selfhelpboeke. Partykeer is ek soos ek wil net 'n bietjie iets lees. Ek wil nie myself beter nie, maar ek vind dit so belangrik. Definitief iets waarna ek kan werk om meer selfhelpboeke te lees. En ja, sover, ja, ek sê altyd as mense my vra wat se stokperdjies ek het, dan sê ek so, ek oefen maar, ry maar fiets. Baie oefen ek maar nog steeds. Ek dink dit is maar en dit is nie moeilik om stokperdjies te hê nie. Ek speel golf, ons moet 'n bietjie oefen om ons golf. Ek wou nog dit gaan doen, maar in elk geval. So ja, ek dink stokperdjies is maar lees en ander oefeninge. Dit is maar moeilik om van goed te doen as jy atleet is, van is altyd daai ding van jy kan nie te veel risiko vat, jy kan nie te veel afwyk van jou program af nie, jy kan nie te veel doen. Alles wat lekker is sleg, Ek is baie kreatiewe mens nie. So ja, ek dink dis maar ek moet eintlik maar 'n skill vind ook. Eintlik het my doelwit verloor, was om 'n nuwe skill te leer. Nog is werk om te kon leer gitaar speel, so nie, maar ek sal nog. Kan gelukkig goed ver gooi, so het altyd daai Maar ja, Alle goed ver gooi. Ek dink dis ook om dan voor ek die seisoen wat ek is, soos ek sê. Dis 'n fase. So dan gaan eendag vrek besig wees met 'n klomp ander goeie en dan gaan ek wees, yes, onthou jy daai tyd jy eintlik net kon 'n bietjie oefen en net 'n spiesgoer wees. So ja. Ja, nou nog so, ek dink is omtrent die tweede laaste wat ons sal vra. Ja, in terme van jou helde, dit kan spiesgooi of atletiek gewys of buite dit wees. Wie sê helde nou jy ook kyk wat jou inspireer? Ja, so ek dink soos atletiek gewys definitief Barbara betrokke was. Sy is 'n Tsjechiese spiesgoer. Ek het voorreg gehad om haar te kon ontmoet het en actually bier saam met haar te drink. Sy is 'n interessante mens. Dis altyd snaaks, dis eintlik ek moet jy nie al doen met jy nie teleurgestel nie, maar sy is nogal so baie sy het baie sterk persoonlikheid. So ek het al die hele gesprek oor die vaksines met haar gehad, maar ja, ek het baie daar opgekyk en ek kyk nog steeds baie op na haar. Ek bedoel, ek oefen nou as ek in my base dan oefen ek per selfe plek as sy oefen. En ek sien nog elke keer as ek aankom met ek nog steeds 'n bietjie fangirl oomblik en ek sê steeds hoor jy is klaar afgetree, maar ek lees nog steeds amazing. So ja, ek kyk my nog steeds aan haar tegniek en hoe sy goeders doen. Al oefen sy net en sy is soos 'n afrigter op die kant. En dan een van die Suid-Afrikaanse atlete, Wenda Nel, sy was altyd een soos vir my baie groot soos helde. Maar net soos in hier, sy het 400 meter rekkies te doen en ja, maar net in hier hoe sy haarself altyd gedra het en soos ja, die mens wie sy is en ja, net hoe sy opgetree het altyd, soos ek dink soos baie opgekyk na haar en ja, voorreg gehad om saam met haar in 'n span te kon wees ook en ja, net bietjie by haar te leer en ja, ek dink definitief my
grootste helde waarna ek opkyk. So, ja. En dan, nou sien jy dat jy waarskynlik een van daai helde ook is en word vir vele ander mense in die land, insluitende die jonger generasie. Is daar enige advies wat jy sal gee vir jong atlete wat half nou net begin omtrent waar jy was al die jare terug en ons so teen mekaar was omtrent al die sporte in die wêreld en toe Spies gooi nog eers dit wenig vir jou die grootste droom was en ja, wat is iets wat jy kan deel met hulle, wat sal dit wees? Ja, ek dink net is om aan te hou om soos practice excellence in everything you do. En om regtig soos altyd gelukkig te wees in wat jy doen en regtig soos 'n passion te hê vir wat jy doen en dit te geniet. Regtig aan te hou dit geniet en sodra jy iewers kom waar jy dit nie meer geniet nie en dit is vir jou 'n struggle om te doen en om dan dit eerder los as om halfhartig in iets te wees of om te besluit jy wil 100% gaan vir dit en te kyk hoorie kan ek iets om my maak of nie. En ja, om net aan te hou, soos dis vir my, soos wat ek altyd, soos eintlik al van 2017 of 2016 af, wat ek net altyd sê, soos trust the process, soos vertrou die proses, soos be patient, soos, ja, soos my Afrikaner ook altyd sê, soos, sterk bome groei stadig, en dit is soos om geduldig te wees, soos dis nogals iets, soos niemand het instant fame nie, en dit is soos iets wat obviously dis, of al die selfhelpboeke en almal sê soos jy moet geduldig wees, jy gaan nie oornag famous word, jy gaan nie oornag 'n goeie besigheidsman word, jy gaan nie oornag enigiets doen nie, en dit is in atletiek is dit dieselfde, jy gaan nie oornag, daar's minimum mense wat jong talents is en wat soos uitskieters is en wat regtig by jong ouderdom soos wow, wêreldklas presteer, maar meeste mense is eers later in hulle lewe wat hulle eintlik soos regtig spesialiseer in iets, maar soos ja, net om as jy lief is vir iets om soos vas te byt en net vas te byt, want iewers gaan jy deurbrok om. Soos ek sien altyd daai prentjie van die mannetjie wat soos een mannetjie is op pad jaag na die diamante toe ondergrond is 'n myner en die ander ouetjie is letterlik by die diamant maar hy het omgedraai. So ja, dis net soos om aan te hou soos vir iets wat jy lief is, vir so'n realisties te wees nog steeds ook realistiese doelwitte te stel en ja, om jouself te glo, so nee. Ek dink is 'n baie nice plek om af te sluit. Baie dankie dat ons met jou kon gesels. Ek hoop dit was vir jou ook lekker. Dit was regtig vir ons lekker. Ja, is jy daar? Dit was lekker om te hoor wat gaan alles agter dit aan. Ja, so, thanks. Baie lekker, dankie julle. Ja, en van ons kant af net sterkte vir alles wat voor lê. Ons sal definitief nou met 'n bietjie meer investering dophou wat jy alles aanvang, nou dat ons bietjie van 'n weer sentimentele fanboys, 'n goeie manier om dit te stel en dan ja, dan hoop ons almal vir daai goud en wat gaan dit wees 2028 in LA. Ja, nee, so ja, baie dankie vir jou tyd en ja, alles van die beste. Dankie julle.